In 'n herrehuis omring deur luukse en eensaamheid, aanskou 'n miljoenêr die wêreld wat hy nooit met sy eie voete kon bereik nie. Alles verander wanneer 'n arm meisiekind by sy hek verskyn en met 'n ferm stem verkondig, jou bene is genees. Ongelooflik besluit hy om die raaisel wat sy sekerhede skud, te konfronteer en hom na 'n vergete dorpie in die berge lei. Maar wat hy daar ontdek, gaan veel verder as 'n fisiese genesing. Dit is die kans om vir die eerste keer in sy eie lewe te loop. Die middagson het die onberispelik versorgde tuine van die herrehuis in Constantia, 'n spogbuurt van Kaapstad, verlig. Noukeurig beplande stilte het in die lug gaan, slegs onderbreek deur die geluid van die sproeiers wat die perfekte gras in getimeerde siklisse nat gemaak het. Binne daardie paleis van glas en marmer het Reino van Tonder die wêreld deur koelvaste vensters waargeneem, soos iemand wat 'n akwarium bekyk. Op 45-jarige ouderdom was Reino die stigter en uitvoerende hoof van Tonder Tegnologie, 'n tegnologieryk wat die Suid-Afrikaanse mark vir digitale sekuriteitssagteware revolusionêr verander het. Sy fortuin is op miljarde geraam, sy naam het op die voorblaaie van sake-tydskrifte verskyn, en sy intellek is as een van die briljantste van sy generasie vereer. Tog kon geen van hierdie prestasies die feit uitwis dat hy nooit die grond onder sy voete gevoel het nie. Vandat hy gebore is, het Reino aan 'n seldsame neurologiese toestand gelei wat die kommunikasie tussen sy brein en sy bene verhinder het. Die dokters het dit 'n selektiewe hipotoniese aangebore verlamming genoem, 'n tegniese term wat, vertaal na die daaglikse werklikheid, beteken het dat hy nooit sou kon loop nie. Sy gemotoriseerde rolstoel, 'n top van die lyn toerusting wat deur sy eie maatskappy ontwikkel is, was 'n verlengstuk van sy liggaam, net so deel van hom soos sy behendige hande wat oor sleutelborde en skerms gegly het. Marie, sy uitvoerende assistent vir meer as 'n dekade, het die sitkamer binnegekom met 'n koppie suurlemoenbalsemtee, presies om 16:30, soos elke dag gebeur het. Die kwartaallikse verslae het aangebreek, Reino. Die resultate het die verwagtinge met 12,8% oortref, het sy ingelig en die koppie presies in die middel van die kristallondersetter op die sytafeltjie geplaas. Reino het geknik sonder om sy blik van die venster af te wend. En die onderhandelinge met die beleggers van Singapore. Afgehandel volgens u instruksies. Hulle het al u voorwaardes aanvaar. Uitstekend. Enige ander nuus? Sy stem was kalm, beheers, soos alle aspekte van sy lewe. Maar hy het gehuiwer. In byna 10 jaar van werk het sy geleer om die oomblikke te identifiseer wanneer haar baas werklik teenwoordig was en die wanneer hy slegs bestaan het, soos nou, wanneer sy donkerbruin oë op die horison van die metropool vasgehou het met 'n melankolie wat hy nooit sou erken nie. Der Marais het weer gebel oor daardie eksperimentele behandeling in Berlyn. Reino het uiteindelik sy stoel gedraai en haar aangekyk met 'n uitdrukking wat verveling en irritasie gemeng het. Sê vir hom dieselfde as wat ek vir die ander 237 dokters gesê het wat my die afgelope 20 jaar gekontak het. Ek waardeer die belangstelling, maar ek is nie bereid om as proefkonyn te dien vir terapie sonder waarborge nie. Dit was 'n goed geoefende leuen. Die waarheid was dat Reino absoluut alles probeer het, van die mees ortodokse behandelings in die beste klinieke ter wêreld tot eksperimentele prosedures in gevorderde navorsingslaboratoriums. Hy het spesialiste in neurologie, regeneratiewe medisyne, stamselterapie en selfs praktisyns van alternatiewe medisyne geraadpleeg, altyd in absolute geheimhouding, beskerm deur vertroulikheidsooreenkomste. Niks het gewerk nie. En elke mislukking het 'n bitter skeptisisme in hom gevestig, 'n wapenrusting teen hoop. Soos u wil, antwoord Marie, gewoond aan die norsheid wat altyd verskyn het wanneer die onderwerp sy fisiese toestand was. Ek benodig u digitale handtekening vir die nuwe verkrygingsdokumente teen die einde van die middag. Hulle sal binne 'n uur gereed wees, het hy verseker en weer die stad begin aanskou. Marie het stilweg uitgegaan en hom weer alleen met sy gedagtes gelaat, totdat die sekuriteitstelsel 'n waarskuwing op sy slimhorlosie uitgereik het. Die skerm het die beelde van die buitekameras gewys, 'n ongewone roering by die hoofhekke van die herreis. Reino het die zoom aangepas en iets gesien wat hom geïntrigeer het, 'n kind. 'n Meisie van ongeveer 10 jaar het energiek met die sekuriteitswagte gedebatteer en met vasberadenheid na die hoofhuis gewys. Haar eenvoudige en verslete klere het gekontrasteer met die luukse omgewing en haar kaal voete het klein merke op die onberispelike sypaadjie gelaat. Reino het die klank van die kamera geaktiveer. Ek moet met meneer Reino praat. Dit is baie belangrik. Die kinderstem was vreemd ferm, byna autoritair. Sy bene. Ek weet van sy bene. Hulle is genees.
Die sekuriteitswagte het haar sagkens probeer weglei, duidelik verleë dat hulle met so 'n klein kind moes handel. "Meisie, jy kan nie ingaan nie. Dit is 'n privaat plek," het een van hulle met gedwonge geduld verduidelik. "Maar hy moet weet. Ek het gesien. Sy bene is genees, hy moet net glo." Die meisie het gesukkel en probeer om tussen hulle deur te kom. Reino het 'n eienaardige koue rilling oor sy ruggraat gevoel, 'n fisiese sensasie wat hy selde ervaar het. Hierdie toneel moes net nog 'n bizarre episode wees, waarskynlik 'n uitgewerkte bedrogspel wat 'n kind as emosionele lokaas gebruik het. Dit sou nie die eerste keer wees dat hulle probeer het om voordeel te trek uit sy toestand vir geld of aandag nie. Iets in die oortuiging van daardie kinderstem het hom egter diep ontstel. Sonder om 2 keer te dink, iets seldsaam in sy noukeurig beplande lewe, het hy die interkom geaktiveer. "Bring haar na die biblioteek toe," het hy beveel tot die verrassing van die hoof van sekuriteit. "Meneer, ek dink nie dit is verstandig nie. Ons weet nie wie hierdie kind gestuur het of wat sy werklik." "Ek het gesê om haar te bring," het Reino onderbreek met daardie toon wat geen teenstrydigheid toegelaat het nie, dieselfde wat hy in raadsvergaderings gebruik het wanneer hy 'n vrugtelose debat moes beëindig. 20 minute later het die Mahoney en Eikehout biblioteek, met sy rakke wat van vloer tot plafon vol skaars en eerste uitgawes was, die mees onwaarskynlike besoeker in sy geskiedenis ontvang. Die meisie het huiwerig ingegaan, haar oë wyd terwyl sy die boeke, die kristalkandelaar, die Italiaanse leerfauteuils bekyk het. Haar krullerige, swart hare was gedeeltelik in 'n geïmproviseerde poniestert vasgebind en haar ronde gesig het subtiele sproete om haar neus gehad. Reino het haar van die ander kant van die kamer, naby die gedeaktiveerde kaggel, waargeneem. Hy het opgemerk dat sy nie die tipiese gedrag getoon het wat hy sou verwag van 'n kind in armoede wat met soveel luukse gekonfronteer word nie. Daar was geen gierigheid of verblindheid in haar oë nie, slegs 'n opregte nuuskierigheid en iets meer. 'n Soort herkenning asof sy reeds verwag het om presies dit te vind. "Wat is jou naam?" het hy uiteindelik gevra. "Sophie," antwoord die meisie en wend haar aandag na hom. "Sophie Olivier. En hoe oud is jy, Sophie?" 10. "Wel, Sophie, my sekuriteitswagte het my vertel dat jy 'n opvoering by my hek gemaak het. Dit is nie beleefd nie, weet jy." Die meisie het sy blik volgehou met 'n ontstellende intensiteit vir iemand so jonk. "Ek het op die beleefde manier probeer, meneer Reino. Ek het al 3 keer voorheen gekom en gevra om met u te praat, maar hulle het nooit eers 'n boodskapie van my laat deurkom nie." Reino het 'n wenkbrau gelig, verras deur die inligting. Hy sou seker maak om dit later te verifieer. "En wat is so belangrik dat jy my huis moes binneval om my te vertel?" Sophie het 2 tree vorentoe gegee en Reino het opgemerk dat haar kaal voete byna onmerkbare merke op die persiese tapuit gelaat het. Sy het hom aangekyk met 'n erns wat byna komies was op so 'n jong gesig. "Jou bene is genees." Reino het homself 'n moe glimlag toegelaat. "My bene het nooit gewerk nie, Sophie. Daar is geen genesing vir my toestand nie. Die beste dokters ter wêreld het my dit reeds vertel. Maar ek het gesien," het sy volgehou en nog nader gekom, totdat sy net 'n paar tree van die rolstoel af was. "Ek het u sien loop. Ek het dit verskeie kere gesien, altyd dieselfde droom. U het in 'n veld vol geel blomme geloop en geglimlag. Dit was nie 'n klein glimlag soos die wat u nou probeer maak nie. Dit was 'n ware glimlag wat tot in u oë gestrek het." 'n Swaar stilte het in die biblioteek neergedaal. Reino het die meisie se gesig bestudeer, op soek na tekens van leuns of manipulasie. Hy het niks gevind nie. "Wie het jou hier gestuur, Sophie? Was dit 'n joernalis en mededinger?" Sophie het haar voorkop gefrons, verward. "Niemand het my gestuur nie. Ek het gekom omdat ek moes kom nie." "En hoe het jy geweet waar ek woon?" "Almal weet waar die rykste man in Kaapstad woon, meneer Reino." Sy het haar skouers opgetrek, asof dit vanselfsprekend was. Reino het sy vingers op die arm van sy stoel getrommel, 'n gewoonte wat hy gehad het wanneer hy werklik geïntrigeer was. "Ek neem aan jy het gekom om my vir geld te vra, dan. Vir jou familie, dalk." Sophie se uitdrukking het verhard en sy het haar arms gekruis. "Ek wil nie geld hê nie. Ek het gekom omdat ek moes sê dat u bene genees kan word, maar u moet glo." "Glo in wat, presies?" "Dat sommige dinge nie 'n verduideliking nodig het om waar te wees nie." Sophie het haar arms ontkruis en, sonder om toestemming te vra, aan die armleuning van die rolstoel geraak. "U voel snags tintelinge in u bene, nie waar nie?"
En soms droom u dat u op die strand hardloop met u voete in die sand. En daar is 'n droom wat herhaal, waar u 'n spiraal trap, soos 'n slak, opklim, en wanneer u bo kom, kan u die hele stad daaronder sien. Rhino het die bloed in sy are voel stol. Dit was intieme besonderhede, sensasies en drome wat hy nooit met iemand gedeel het nie eens met sy terapeute oor die jare nie. Dinge wat selfs Marie, sy naaste assistent, nie kon weet nie. Hoe weet jy dit? Sy stem was harder as wat hy bedoel het. Sophie het geglimlag, soet en terselfdertyd hartseer glimlag. Op dieselfde manier as wat ek weet dat u bene genees kan word. Ek sien dinge, meneer Rhino. My ouma sê dit is 'n gawe, maar soms voel dit meer soos 'n verantwoordelikheid. Diep sug het uit die sakeman se lippe ontsnap. Hy het reeds vroeër in sy lewe met waarsêers, paranormale mense en allerhande bedrieërs te doen gekry. Hierdie was net nog een, al was sy ongewoon jonk en oortuigend. Sophie, ek waardeer jou besorgdheid, maar u glo my nie nou nie, het sy hom onderbreek met 'n verrassende kalmte. Maar u sal glo. U bene sal binnekort beweeg. Eers sal dit net 'n klein spasme wees, wat u sal dink u verbeel het. Dan sal u 'n vreemde hitte in die regterknie voel. En dan, op 'n volmaandag, sal u droom van 'n berg en 'n rivier met helder water. Rhino het hom skielik uitgeput gevoel, asof daardie absurde gesprek sy energie gedreineer het. Hy het daaraan gedink om sekuriteit te bel om haar te verwyder, maar iets het hom gekeer. Waar woon jy, Sophie? In 'n dorpie in die Drakensberge. Dit word Fontevallei genoem. Dit is klein, dit verskyn skaars op die kaarte. En jou ouers? Weet hulle jy is hier? Die meisie het vir die eerste keer haar oë neergeslaan. My ma weet. My pa. Sy het gehuiwer, asof sy haar woorde noukeurig gekies het. My pa is nie meer by ons nie. Maar hy het my geleer om drome te vertrou. Rhino het stadig geknik. Teen alle logika en het hy begin belangstel in daardie onwaarskynlike verhaal. En jou ouma, die een wat jy genoem het, is sy 'n soort geneeser. Sophie se oë het geglinster. Tant Jiri. Sy ken al die plante wat genees, al die ou gebede. Mense kom van ver af om haar te raadpleeg. Selfs dokters van die groot stad het al daarheen gegaan om te leer. Rhino het die beheer van sy stoel geaktiveer en homself 'n paar sentimeter agtertoe beweeg, afstand skep, 'n onbewuste gebaar van iemand wat beheer oor die situasie moes herwin. Sophie, ek sal my bestuurder vra om jou terug huis toe te neem. Dit raak laat en u sal soontoe kom, het sy met oortuiging beweer, asof sy 'n onbetwisbare feit aankondig. Dit sal 'n rukkie duur, maar u sal na die vallei moet gaan. Ek sal vir ouma sê om die gastekamer voor te berei. Haar toon was so seker dat Rhino homself byna betrap het dat hy dit glo. Ek het geen planne om iewers heen te reis nie, het hy droog geantwoord. Sophie het weer geglimlag, daardie enigmatiese glimlag wat gelyk het of dit ou geheime gedra het. Planne verander, meneer Rhino. Die lewe pas nie in sigblaaie nie. Op daardie oomblik het Marie die biblioteek binnegekom, duidelik verskrik om haar baas alleen met 'n onbekende kind te vind. Rhino, die dokumente is jammer, ek het nie geweet jy het besoek nie. Die besoeker gaan reeds, het hy geantwoord en hom vreemd verlig gevoel deur die onderbreking. Marie, asseblief, reël dat hierdie jong dame veilig huis toe geneem word, Nadia. Hy het gehuiwer en hom na Sophie gewend. Hoe kom 'n mens by hierdie Fontevallei? Weg na die dorp Montagie. Wanneer u by die afdraai met die reuse geelboom kom, draai regs. Nog so 40 minute se grondpad, en u is daar, het sy dadelik geantwoord. Rhino het geknik. Teken die volledige adres vir die bestuurder aan. En maak seker sy kom veilig aan. Sophie het gelyk asof sy nog iets wou sê, maar het haarself bedwing. In plaas daarvan het sy haar klein, delikate hand na Rhino uitgesteek. Hy het haar 'n oomblik lank aangekyk, verras deur die formele gebaar, voordat hy haar kortliks geskud het. Ons sien mekaar binnekort, meneer Rhino, het sy gesê met die sekerheid van iemand wat die toekoms ken. Terwyl hy Sophie dopgehou het wat die biblioteek verlaat het vergesel deur Marie, het Rhino homself afgevra watter soort spel daar gespeel word. Hy het besluit dat, sodra hy alleen was, hy 'n volledige ondersoek sou beveel oor Sophie Olivier en hierdie geheimsinnige Fontevallei. Wat hy nie sou erken nie, selfs nie vir homself nie, was dat hy tydens die kort handdruk 'n vreemde tinteling in sy toonpunte gevoel het, iets wat hy nog nooit voorheen ervaar het nie.
Die volgende oggend het Reino met 'n vreemde gevoel wakker geword. Hy het onrustig geslaap, agtervolg deur lewendige drome van plekke wat hy nooit besoek het nie. Groen berge, 'n kristalhelder rivier, die geluid van kinderlag in die verte en sy eie voete, kaal op die klam gras. Hy het verskeie kere geknip en probeer om die beelde wat in sy retina gegraveer gelyk het, weg te dryf. Die oggendroetine het sy gewone gang gegaan, met militêre presisie uitgevoer deur die span wat na alle praktiese aspekte van sy lewe omgesien het, die koffie wat presies op 75 uur bedien is, die finansiële nuus wat reeds volgens sy belange gefiltreer is, die klere wat gekies is volgens die weervoorspelling en die dag se afsprake. Maar iets was anders in sy binneste, asof 'n klein sandkorrel in die goed geoliede masjien wat sy bestaan was, ingedring het. Love, het hy sy persoonlike assistent geroep terwyl die daaglikse medikasie georganiseer het. Ek moet hê jy doen 'n vertroulike navorsing. Love, 'n diskrete man in sy 50er jare wat al meer as 15 jaar vir Reino gewerk het sy aandagtige blik opgeslaan. Sekerlik, meneer. Ek wil inligting hê oor 'n plek genaamd Fontevallei in die Drakensberge streek. En oor 'n familie, die Oliviers. Veral 'n meisie genaamd Sophie en haar ouma, 'n sekere tant Julie. As Lou die versoek vreemd gevind het hy niks daarvan getoon nie. Moet ek 'n spesifieke aspek in die ondersoek prioritiseer? Reino het 'n oomblik nagedink. Ek wil weet of dit wettige mense is of dat hulle by 'n skema betrokke is. Kyk of daar rekords van bedrog, regsgedinge of enige iets verdags is. Maar wees diskreet. Ek wil nie hê iemand moet weet dat ons in hulle belangstel nie. Verstaan? Ek sal die voorlopige inligting teen die einde van die dag hê. Die oggend het met die gewone normaliteit verloop. 'n Videokonferensie met Europese beleggers, die ontleding van prototipes vir nuwe sekuriteitssagteware, die hersiening van die kwartaallikse prestasieverslae. Maar Reino se konsentrasie, normaalweg onwrikbaar, het elke paar minute gewankel. Beelde van die kaalvoetmeisie in sy luukse biblioteek het sy gedagtes binnengedring. Jou bene is genees, het sy gesê met daardie absurde oortuiging. En toe, asof dit nie genoeg was nie, het sy mees private drome beskryf, die wat hy nooit met iemand gedeel het nie. Toeval. Een of ander uitgewerkte navorsing. Of iets meer, iets wat sy rasionele begrip ontwyk het. Teen middagete, tydens 'n middagmaal wat hy skaars aangeraak het Reino 'n jeuk in sy regtervoet gevoel. Banale gebeurtenis vir enige persoon, maar buitengewoon vir iemand wat nog nooit absoluut niks onder die midlyf gevoel het nie. Sy vurk het in die lug gevries en 'n druppel koue sweet het oor sy slaap gerol. Hy het probeer om die sensasie te herhaal, intens op sy voete gekonsentreer, maar niks het gebeur nie. Dit moes net 'n indruk gewees het hy gedink en die maaltyd met hernieude vasberadenheid hervat. Om 18:42 het Lou aan die deur van sy privaat kantoor geklop. Ek het die inligting wat u versoek het. Reino het die leunstoel voor hom aangedui. Vertel my wat u ontdek het. Fontevallei bestaan wel. Dit is 'n klein landelike gemeenskap sowat 180 km van Kaapstad af, ingebed in die Drakensberge. Geskatte bevolking van minder as 300 inwoners, ekonomie hoofsaaklik gebaseer op familieboerdery en handwerk. Daar is geen formele registrasie van die dorpie op baie amptelike kaarte nie, maar dit verskyn wel in die munisipale rekords. Reino het geknik en sy uitdrukking neutraal gehou. Wat die Olivier familie betref, het Lou voortgegaan, het ek 'n Maria Olivier geïdentifiseer, 32 jaar oud, enkelma werk as onderwyseres by die enigste skool in die dorpie. Haar dogter, Sophie Olivier, 10 jaar oud, is by dieselfde skool ingeskryf. Beide woon by Julie Olivier, 72 jaar oud, plaaslik bekend as tant Julie. En wat het u nog oor hierdie tant Julie ontdek? Lou het sy aantekeninge geraadpleeg. Dis waar dinge interessant raak. Sy blyk 'n soort gerespekteerde figuur in die gemeenskap te wees. Ek het geen rekords van onwettige aktiwiteite of bedrog gevind nie. Trouwens, sy word in sommige akademiese artikels oor tradisionele Suid-Afrikaanse medisyne en etnobotaniese kennis genoem. Daar is navorsers van die Universiteit van Kaapstad wat haar besoek het om haar kennis oor medisinale plante van die inheemse bosse te dokumenteer. Reino het 'n wenkbrau gelig, opreg verras. Dis 'n mate van geloofwaardigheid. Blykbaar. En daar is meer, sy ontvang mense van verskeie dele van die land wat behandeling soek vir toestande wat konvensionele medisyne nie kon oplos nie. Ek het geen klagtes teen haar gevind nie, en sommige verslae noem positiewe resultate.
Watter soort resultate? Verskeie. Van verligting van chroniese pyn tot simptoomremissie in gevalle wat as ongeneeslik beskou is. Niks wetenskaplik gedokumenteer nie, natuurlik, maar daar is konsekwente getuienisse. Lou het 'n pouse geneem. Wil u hê ek moet die ondersoek verdiep? Reino het die vraag 'n oomblik lank oorweeg. Ja. Ek wil meer weet oor hierdie beweerde genesingsgevalle. En ook oor die meisie se pa. Sophie het genoem dat hy nie meer by hulle is nie, maar was ontwykend daaroor. Onmiddellik, meneer. Toe Lou vertrek, het Reino sy stoel na die venster gedraai en Kaapstad waargeneem terwyl dit in die duisternis, gepunt deur miljoene ligte, gedompel het. Sy verstand, opgelei om data te analiseer en besluite te neem gebaseer op konkrete bewyse, het gesukkel om te verwerk wat hy pas gehoor het. 'n Deel van hom, die skeptiese, rasionele deel, gevorm deur jare van mediese teleurstellings, het daarop aangedring dat hy tyd mors met bygelowe. 'n Ander deel, egter 'n byna vergete stem uit sy kinderjare, het gefluister dat daar miskien dinge was wat buite die begrip van sy dokters en sy eie onberispelike logika was. Hy was so verdiep in sy gedagtes dat hy nie agtergekom het, maar hy het stilweg sy kantoor binnegekom nie. Jammer om te onderbreek, het sy sag gesê. Maar ek het gedink u sou dit wou sien. Reino het omgedraai, nuuskierig. Sy assistent het 'n klein voorwerp op die tafel geplaas wat hy dadelik herken het, 'n perfek gevoude origami in die vorm van 'n kraanvoël. Waar het jy dit gevind? In die binnesak van u baadjie, die een wat u gister gedraai het. Ek het die roetinekontrole gedoen voordat ek dit na die wassery gestuur het. Reino het die delikate papierrobeek versigtig opgetel. Hy kon nie onthou dat Sophie dit gemaak het nie, nog minder dat sy dit in sy baadjie geplaas het. Hy het die origami stadig oopgevou en 'n boodskap gevind wat in kinderlike, maar verrassend duidelike handskrif geskryf is. Wanneer u die tinteling in die regte voet voel, sal u weet ek praat die waarheid. Die genesing het reeds begin. Sophie. 'n Koue rilling het oor sy ruggraat geloop. Hoe kon sy weet? Dit was onmoontlik dat sy daardie spesifieke sensasie kon voorspel het. Enige probleem, Reino, vra Marie, wat sy ontsteltenis opgemerk het. Hy het die papier vinnig gevou. Nee, niks. U kan asseblief vertrek. Alleen weer het Reino die papier tussen sy vingers gerol en hom vreemd kwesbaar gevoel. Die toeval was te ontstellend om geïgnoreer te word, maar ook te absurd om aanvaar te word. Hy het die briefie in sy persoonlike laai gebêre en probeer om terug te keer na die eposse wat hy moes beantwoord. 3 dae het verloop sonder dat Reino die saak kon vergeet. Elke finansiële verslag, elke direksievergadering, elke strategiese besluit, alles het vreemd onbeduidend gelyk teenoor die moontlikheid, hoe ver dit ook al was, dat daardie meisie iets geweet het wat hy nie van sy eie toestand geweet het nie. Op die middag van die 4de dag het Lou teruggekeer met meer inligting. Ek het 'n paar besonderhede oor Sophie se pa gekry, meneer. Karel Olivier is 5 jaar gelede in 'n ongeluk op die pad na die dorpie oorlede. Hy het 'n vragmotor bestuur wat plaaslike koffieproduksie vervoer het, toe hy, volgens getuies, skielik uitgeswaai het om te voorkom dat hy 'n kind tref wat op die pad verskyn het. Die voertuig het omgeslaan en hy het nie die beserings oorleef nie. Reino het die inligting met 'n gefronste voorkop geabsorbeer. En oor die genesingsgevalle wat aan die ouma toegeskryf word. Ek het ten minste 17 konsekwente verslae oor die afgelope 10 jaar gedokumenteer. Die mees noemenswaardige is die van 'n vrou van Stellenbosch wat aan 'n verswakkende outo-immuun toestand gely het. Na 3 maande in die vallei het sy 'n beduidende verbetering getoon wat haar dokters nie kon verduidelik nie. Daar is ook die geval van 'n seun met 'n seldsame vorm van epilepsie wat, na behandeling met tandjurie, 'n drastiese vermindering in aanvalle gehad het. Enige geval wat verband hou met neurologiese toestande soos myne. Lou het gehuiwer. 'n jong vrou van 22 jaar wat die beweging van haar bene na 'n ongeluk verloor het. Die dokters het gesê sy sou nooit weer loop nie, maar na 6 maande by tandjurie kon sy 'n paar tree met die hulp van krikke gee. Reino het sy hart voel versnel. En hierdie inligting is verifieerbaar. Ja. Ek het mediese rekords voor en nagevind, asook video's wat haar vordering dokumenteer. Die dokter self het die geval as onverklaarbare herstel geklassifiseer. 'n Swaar stilte het oor die kantoor neergedaal terwyl Reino die inligting verwerk het.
Sy analitiese verstand het gesoek na alternatiewe verklarings, placebo-effek, aanvanklike diagnosefout, spontane remissie, verskynsels wat goed gedokumenteer is in die mediese literatuur. Maar iets binne in hom, 'n vonk van hoop wat hy lankal as uitgedoof beskou het begin herleef. Lou reël 'n reis vir oor 2 weke. Diskreet, sonder ophef. Ek wil hierdie plek persoonlik besoek. Die verrassing op die assistent se gesig het slegs 'n oomblik geduur voordat sy onberispelike professionalisme weer beheer geneem het. Moet ek spesiale akkommodasie reël, meneer? Nee. Ek wil sien hoe die lewe daar is sonder aanpassings of geriewe. Ek verstaan. En wat van die maatskappy tydens u afwesigheid? Ek sal sê ek neem deel aan 'n eksperimentele behandeling in die buiteland. Slegs Marie en jy sal die waarheid weet. Terwyl Lou vertrek het om die reisbesonderhede te reël, het Reino 'n verwarde mengsel van emosies gevoel. Skeptisisme, hoop, vrees, nuuskierigheid, gevoelens wat hy lankal nie toegelaat het om sy praktiese en berekende besluite te beïnvloed nie. Daardie aand in sy kamer wat noukeurig by sy behoeftes aangepas is, het Reino moeilik geslaap. Sy gedagtes het aangehou om elke detail van die ontmoeting met Sophie, elke woord van haar origami gevoude boodskap, elke inligting wat Lou ontdek het, te herleef. Toe hy uiteindelik aan die slaap geraak het, het hy weer gedroom van berge en 'n rivier met helder water. Maar hierdie keer was die droom anders. Hy het aan die oewer van die rivier gestaan, die water wat oor sy voete geloop het, en 'n kinderstem het hom van die ander kant afgeroep. Kom, meneer Reino. U hoef net die eerste tree te gee. Hy het geskrik wakker geword, sy hart het gejaag en 'n klam sensasie op sy gesig. Hy het sy hand na sy gesig gevat en met verbasing besef dat daar trane in sy oë was, iets wat nie gebeur het sedert sy tienerjare nie, toe hy uiteindelik aanvaar het dat sy toestand permanent was. Die volgende 2 weke was gevul met diskrete voorbereidings. Reino het sy agenda herorganiseer, verantwoordelikhede gedelegeer, gedetailleerde protokolle vir elke moontlike situasie tydens sy afwesigheid geskep. Sy beheersende kant sou nie toelaat dat hy iets aan die toeval oorlaat nie. Terselfdertyd het hy obsessief navorsing begin doen oor Fontevallei en die tradisionele medisyne wat in die streek beoefen word. Hy het ontdek dat die gebied 'n uitsonderlike biodiversiteit gehad het, met endemiese plante wat die belangstelling van farmaseutiese navorsers gewek het. Hy het voorlopige studies gevind wat anti-inflammatoriese en neurobeskermende eienskappe in sommige plaaslike kruie voorgestel het. Hoe meer hy gelees het, hoe meer het hy oortuig geraak dat daar ten minste 'n moontlike wetenskaplike verklaring was vir sommige van die resultate wat aan Tantjie toegeskryf is. 'n Aktiewe verbinding wat dalk nog nie deur die moderne wetenskap gekatalogiseer is nie. Dit was 'n rasionele verklaring, iets waaraan hy kon vashou terwyl hy hierdie onwaarskynlike reis aangepak het. Op die vooraand van die reis het Reino vir die laaste keer die dokumente nagegaan wat sy ryk in sy afwesigheid aan die gang gehou het. Alles was noukeurig georganiseer, soos altyd. Niemand behalwe sy vertroude assistente het geweet waarheen hy werklik sou gaan nie. Die korporatiewe wêreld het geglo dat hy in 'n eksklusiewe kliniek in Switserland sou wees, 'n alibi wat niemand sou bevraagteken nie. Terwyl hy sy notaboek toegemaak het, het hy 'n intense tinteling oor sy hele regterbeen gevoel, van die bobeen tot by die tone. Dit was so skielik en sterk dat hy 'n geluid van verrassing ontsnap het. Hy het gekonsentreer en probeer om die sensasie vrywillig te herhaal, maar soos die ander kere het dit nie gebeur nie. Die sensasie het gekom en gegaan soos 'n golf en het slegs die herinnering en 'n onontwykbare vraag agtergelaat. Wat as dit waar was? Die pad het tussen berge, bedek met oggendmis, gekronkel en al hoe verder van die beskawing af wegbeweeg wat Reino geken het. Die aangepaste SIF, bestuur deur Lou, het met moeite oor die asfalt beweeg wat geleidelik verswak het en in 'n grondpad verander het. Met elke skok het Reino sy eie gesonde verstand bevraagteken om daar te wees, op soek na wat waarskynlik nog 'n teleurstelling sou wees. Ons kom amper by die afdraai wat die meisie genoem het Lou ingelig en die gips geraadpleeg wat reeds sy probleme begin toon het. Die met die geelboom. Reino het stilweg geknik en die landskap dopgehou wat verander het. Die luukse landgoedere en naweekplase het kilometers ver agtergebly en plek gemaak vir klein plaasopstalle, koffieplantasies op steil hellings en af en toe bewaarde dele van inheemse bosse. Die lig wat deur die oop vensters ingekom het 'n ander aroma gedra, klam aarde, digte plante groei, afwesigheid van besoedeling. Hulle het by die afdraai gekom presies soos Sophie beskryf het.
Monumentale geelboom het soos 'n goue voog gestaan, sy blomme het 'n glinsterende tapuit om sy stam gevorm. Lou het regs gedraai en 'n selfs meer onseker pad gevolg, waar die sif, selfs met vierwielaandrywing, probleme ondervind het. Is u seker dat u wil voortgaan, het Lou gevra na 'n besonder gewelddadige skok wat Rhino styf aan die sitplek laat vashou het. Ek kan omdraai en ons kan dit rustiger oorweeg. Rhino het vir 'n oomblik sy oë gesluit en die moegheid van die byna 4 uur lange reis gevoel. 'n Deel van hom wou desperaat ja sê, terugkeer na sy beheerde en voorspelbare wêreld. Maar die herinnering aan die tinteling in sy bene, aan Sophie se woorde, aan die al hoe lewendiger drome, dit alles het hom verhinder. Gaan voort, het hy beveel en sy oë met hernieude vasberadenheid oopgemaak. Na nog 40 minute van 'n reis wat beide die voertuig en die geduld van sy insittendes getoets het Fontevallei uiteindelik voor hulle verskyn. Dit was asof hulle deur 'n portaal na 'n ander Suid-Afrika gereis het, een wat Rhino, ten spyte van al sy rykdom en mag, nooit geken het nie. Die dorpie het in 'n natuurlike amfitheater gelê, gevorm deur groen berge. Eenvoudige huise, baie met moddermure en kleidakke, het organies oor die terrein versprei, langs die loop van 'n kristalhelder stroompie wat die middel van die gemeenskap deurkruis het. Plantasies op klein persele het gemeng met vrugtebome en welige tuine. Mense het op die land gewerk, mandjies gedra, in klein groepies gesels. Kinders het vrylik rondgehardloop, sommige kaalvoet soos Sophie. Daar was nie 'n enkele gebou wat as 'n winkelsentrum bestempel kon word nie, slegs 'n sentrale pleintjie met 'n beskeie kerk, 'n klein mark, 'n skool en wat 'n gemeenskapsgesondheidssentrum gelyk het. Dit is meer georganiseerd as wat ek verwag het Rhino opgemerk, onbekwaam om sy verrassing te verberg. Hy het iets meer soos 'n landelike plakkerskamp voorgestel, maar wat hy gesien het, was 'n eenvoudige, dog gestruktureerde, skoon en skynbaar welvarende gemeenskap op sy eie manier. Sy aankoms het nie ongemerk verbygegaan nie. Die luukse sif, al was dit met stof van die pad bedek, was natuurlike anomalie in daardie omgewing. Nuuskierige gesigte het omgedraai om te kyk, sommige het gewaai met daardie tipiese plattelandse gasvryheid, ander het bloot hul take onderbreek om die ongewone skouspel te aanskou. Waar moet ek stilhou, meneer? Rhino het besef dat hy nie hierdie deurslaggewende detail beplan het nie. Hy het nie geweet waar tant Julie gewoon het, of hoe om haar te vind nie. Hy was op die punt om voor te stel dat hulle vir iemand vra toe hy 'n bekende figuur in die rigting van die voertuig sien hardloop het. Sophie, met dieselfde krullerige hare en kaal voete, het energiek gewaai. Haar gesig het geglinster met 'n triomfantelike glimlag, asof sy nooit getwyfel het dat hy sou kom nie. Daar het Rhino gewys en 'n mengsel van verligting en bewing gevoel. Lou het naby die sentrale plein geparkeer, en dadelik het 'n klein groepie inwoners nader gekom, nuuskierig, maar nie vyandig nie. Sophie het hygend aangekom, haar groot oë op Rhino gerig. "U het regtig gekom," het sy uitgeroep, asof sy pas 'n belangrike weddenskap gewen het. "Ek het geweet u sou kom, ek het vir ouma vertel en sy het alles reeds reggemaak." Rhino kon nie 'n glimlag vermy oor die meisie se entoesiasme nie. "Hallo Sophie. Hoe weet jy geweet ons sou vandag aankom?" "Ek het gedroom," het sy eenvoudig geantwoord, asof dit die mees natuurlike ding ter wêreld was. "Kom, ouma wag." Rhino het 'n blik met Lou gewissel, wat reeds buite die motor was om te kyk hoe om die spesiale rolstoel af te laai. Die inwoners wat die situasie opgemerk het nader gekom om hulp aan te bied, iets wat Rhino dadelik ongemaklik gemaak het. Hy was gewoond daaraan om waargeneem te word vir sy rykdom en mag, nie vir sy gestremdheid nie. "Kan ek u help, meneer?" het 'n middeljarige man aangebied, met eelte hande en 'n sonbruin vel. "Ek is Stoffel, bouer hier in die vallei. Ek weet hoe om dinge te laat werk." Voordat Rhino kon weier, het Sophie ingegryp. "Oom Stoffel, meneer Rhino gaan by ouma se huis bly. U moet help om sy goed soontoe te dra." "Natuurlik, kleintjie." "Het jy baie bagasie gebring, meneer?" het hy gevra en hom tot Rhino gewend met 'n ontstellende natuurlikheid. "Slegs die noodsaaklike," het Rhino gespanne geantwoord. Hy het dit gehaat om van vreemdelinge afhanklik te wees, veral in 'n omgewing heeltemal buite sy beheer. Met die hulp van Stoffel en 2 ander inwoners is Rhino na sy rolstoel oorgeplaas en sy tasse is afgelaai. Sophie het die klein konvooi deur die dorpie gelei, gewaai en Rhino informeel aan almal voorgestel wat hulle op pad teëgekom het. "Dis meneer Rhino van die groot stad. Hy gaan 'n rukkie by ouma hierdie bly." Die nuus het 'n mengsel van respek en nuuskierigheid gewek.
Reino het besef dat Tant Jurie se naam 'n spesiale gewig in daardie gemeenskap gedra het. Die pad na die geneeser se huis was 'n uitdaging vir Reino se rolstoel, selfs al was dit die mees gevorderde model beskikbaar. Die ongelyke terrein met klein klippe en af- en toewortels het hom genoodsaak om al sy vaardigheid te gebruik om beheer te behou. Stoffel, wat sy moeilikheid opgemerk het aangebied om te stoot, maar Reino het ferm geweier. As hy dit sou doen, sou hy dit op sy manier doen en ten minste daardie deel van onafhanklikheid behou. Na 'n stap van byna 10 minute het hulle by 'n huis aangekom wat anders as die ander was. Dit was ewe eenvoudig in sy konstruksie, maar groter met 'n ruimtuin waar tientalle plante in georganiseerde beddings gegroei het. 'n Ruimstoep het die struktuur omring en 'n eienaardige aroma, 'n mengsel van kruie, blomme en iets wat Reino nie kon identifiseer nie, het in die lug gehang. Op die stoep, sittende in 'n skommelstoel gemaak van bewerkte hout, was 'n ouer dame wie se teenwoordigheid dadelik Reino se aandag getrek het. Dit was nie soseer haar fisiese voorkoms nie, grys hare in 'n knop vasgebind, bruin vel gemerk met diep plooie, 'n klein, maar regop liggaam, maar iets in haar blik. Donker, lewendige oë wat verder as voorkoms gelyk het, wat geëvalueer het sonder om te oordeel. Ouma, hy het gekom. Meneer Reino het regtig gekom, soos ek gesê het Sophie aangekondig en die stoeptrappe opgeklim met die behendigheid van iemand wat hulle uit die kop geken het. Tant Jurie het stadig opgestaan en op 'n gesnyde kierie geleun. Haar glimlag was warm, maar haar oë het oplettend gebly en Reino met 'n intensiteit bestudeer wat hom blootgestel laat voel het, asof al sy noukeurig geboude verdediging vir haar deursigtig was. "Welkom in ons huis, Reino van Tonder," het sy gesê met 'n stem wat verbasend sterk en helder was vir iemand van haar ouderdom. "Die reis was lank, nie waar nie? Kom, ek het tee voorberei wat sal help met die moegheid van die pad." Reino het na die trappe gestaar wat die tuin van die stoep geskei het, 'n oënskynlik ondeurdringbare hindernis vir sy stoel. Voordat hy iets kon sê, was Stoffel en die ander mans reeds in posisie. "Verskoon my, meneer Reino. Ons sal u help om op te kom," het een van hulle gesê. Reino het sy gesig van skaamte en frustrasie voel brand. Dit was presies die soort situasie wat hy ten alle koste vermy het, om soos 'n voorwerp gedra te word, om heeltemal van ander afhanklik te wees. Maar daar was geen alternatief nie. Hy het styf geknik en die mans met 'n doeltreffendheid wat oefening aangedui het sy stoel by die 4 hoeke opgetel en die trappe versigtig opgedra. Eenmaal op die stoep het Reino 'n verrassend toeganklike ruimte gevind. Die vloer was glad, die deure breed, daar was plek om sy stoel sonder moeite te manoeuvreer. Tant Jurie, wat sy verbaasde blik opgemerk het verduidelik. "Ons het die huis aangepas toe ons gehoor het u kom Stoffel het die afgelope paar dae dag en nag gewerk." Die inligting het Reino onkant betrap. Hoe kon sy geweet het? Maar toe onthou hy, Sophie het van sy aankomste gedroom. Ek waardeer die oorweging," het hy formeel gesê, steeds ongemaklik met die situasie. "Daar is niks om te bedank nie. Dit is die minste wat ons vir 'n gas doen," het Tant Jurie geantwoord en hom beduie om haar die huis binne te volg. Die binnekant was eenvoudig, maar knus. Handgemaakte houtmeubels, sommige met delikate kerfwerk, het die ruimte beset sonder om dit te oorlaai. Die mure in aardse kleure geverf, het ou foto's, kindertekeninge, baie onderteken deur Sophie, en wat plant- en kruiekaarte gelyk het, vertoon. 'n Groot eetkamertafel het die middel van die hoofkamer beset, met genoeg stoele om ten minste 10 mense te akkommodeer. Sophie wys meneer Reino waar hy sal bly. "Louf, jy kan die tasse in die gastekamer los en dan terugkom om saam met ons tee te drink." Reino was beïndruk met die natuurlikheid waarmee Tant Jurie beheer oor die situasie geneem het, asof die ontvangs van 'n parapleegmiljoenêr van die groot stad deel van haar normale roetine was. Sophie, stralend van trots, het hom deur 'n kort gang na 'n kamer agter in die huis gelei. "Ons het hierdie kamer spesiaal vir u voorberei," het sy verduidelik en die deur oopgemaak. Ouma het gesê dit moet op die grondvloer wees, met 'n wye deur en sonder matte. Die kamer was eenvoudig, maar perfek aangepas by Reino se behoeftes. Die bed was op 'n hoogte wat sy oordrag van die stoel sou vergemaklik, die aangehegte badkamer het nie geïnstalleerde handvatsels gehad, en al die meubels was so geplaas dat die rolstoel vrylik kon beweeg. Reino het 'n onverwagse emosie gevoel oor daardie blik van oorweging. Die seldsame kere wat hy sy aangepaste huis verlaat het hy altyd probleme ondervind, selfs in luukse hotelle wat beweer het dat hulle toeganklik was.
Hier, in daardie eenvoudige huis in die middel van die berge, het iemand werklik aan sy spesifieke behoeftes gedink. Hou jy daarvan, vra Sophie, gretig vir sy goedkeuring. Dit is perfek, het hy geantwoord, verras oor sy eie opregtheid. Dankie, Sophie. Die meisie het tevrede geglimlag. Nou moet u 'n bietjie rus. Dan sal ouma wil gesels. Alleen gelaat om homself in te rig, het Reino homself 'n oomblik van kwesbaarheid toegelaat. Hy was uitgeput, nie net deur die fisies uitdagende reis nie, maar ook deur die emosionele warrelwind van die afgelope paar dae. Wat het hy hier gedoen, so ver van sy veilige en beheerde wêreld? Het hy werklik die woorde van 'n kind oor 'n onmoontlike genesing geglo? Hy het homself met die vaardigheid van iemand wat hierdie beweging al dekades lank doen, na die bed oorgeplaas en byna onmiddellik aan die slaap geraak op die verrassend gemaklike matras. Hy het 'n oomblik lank sy oë gesluit, net om te rus, en het byna onmiddellik aan die slaap geraak. Hy het gedroom van 'n veld vol geel blomme. Toe hy wakker word, het die lig wat deur die venster geval het, verander, wat aandui dat ure verby is. Hy het vir 'n oomblik gedesoriënteerd gevoel, totdat die onlangse gebeure weer in sy geheue teruggekom het. Hy was in Fontevallei by Tante Jurie se huis. Hy het vinnig herstel en homself terug in die stoel oorgeplaas. Die stilte van die huis is slegs verbreek deur sagte stemme wat uit die kombuis gekom het. Hy het die geluid gevolg en Tante Jurie gevind wat iets op 'n houtstoof voorberei het, terwyl Sophie groente op 'n nabygeleë tafel gesny het. "Ag, u is wakker," het Tante Jurie opgemerk sonder om hom te draai. "Voel u beter?" "Ja, dankie," antwoord Reino en wonder steeds hoe sy van sy teenwoordigheid geweet het sonder om hom te sien. "Hoe lank het ek geslaap?" "Sowat 3 ure. Jou liggaam het rus nodig gehad." "Waar is Louf?" "U assistent het homself by Tant Sannie se gastehuis, by die ingang van die dorpie, ingewoon. Hy het gesê hy kom môreoggend vroeg terug om te kyk of u iets nodig het." Die inligting het Reino verras. "Gaan hy nie hier bly nie?" Tante Jurie het uiteindelik omgedraai en hom met daardie deurdringende oë aangekyk. "Jy het vir 'n persoonlike reis gekom, Reino. Sommige dinge sal jy alleen moet trotseer." 'n Interne alarm het in Reino se gedagtes afgegaan. Hy was alleen op 'n vreemde plek, heeltemal afhanklik van mense wat hy skaars geken het. Sy hele lewe was georganiseer om presies hierdie soort situasie te vermy. "Moenie bekommerd wees nie," het die ou vrou voortgegaan, asof sy sy gedagtes gelees het. "Jy is nie verlate nie. Ons is hier en Lou is net 15 minute se ry ver as jy hom regtig nodig het." Sophie, wat die uitruil in stilte waargeneem het nader gekom met 'n glas vars water. "U sal Lou nie nodig hê nie. U sal sien, hier is dinge anders." Reino het die water aanvaar en homself weer afgevra wat hy daar gedoen het. Maar toe, as 'n tydige herinnering, het hy 'n intense tinteling oor sy linkerbeen gevoel, die een wat nog nooit enige sensasie voorheen gehad het nie. "U het dit gevoel, nie waar nie?" vra Tante Jurie en let aandagtig op sy uitdrukking. "Die vallei praat reeds met u." "Wat beteken dit?" vra Reino en sukkel om sy skeptisisme te behou ten spyte van die fisiese bewyse wat hy pas ervaar het. "Dit beteken dit is tyd om te begin," antwoord sy eenvoudig. "Môreoggend na ontbyt sal ons eerste sessie hê." "Sessie?" "Ja. As jy tot hier gekom het, is dit omdat jy gereed is om 'n ander pad te probeer. Ek bied die geleentheid, Reino van Tonder. 3 maande. 3 maande van jou lewe, volgens my aanwysings, deelname aan die lewe van die vallei. Ek beloof geen onmiddellike wonderwerke nie. Wat ek bied, is 'n reis." Reino het die gewig van daardie voorstel gevoel. 3 maande was baie meer as wat hy beplan het. Hy het aan 'n week gedink, op die meeste. Sy maatskappy, sy projekte, sy hele noukeurig gestruktureerde lewe. 3 maande is onmoontlik. Ek het verantwoordelikhede, maatskappy om te bestuur, verpligtinge wat ek nie sommer kan. Jou ryk sal 3 maande sonder jou oorleef, het Tante Jurie met 'n verrassende fermheid onderbreek. En as dit nie oorleef nie, was dit dalk nie so solied soos jy gedink het nie. Die openhartigheid van die antwoord het Reino vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. Hy was nie gewoond daaraan om op hierdie manier teëgegaan te word nie. "Die keuse is joune," het die ou vrou voortgegaan. "Jy kan môre teruggaan na Kaapstad, jou beheerde lewe hervat en presies bly soos jy is. Of jy kan iets anders 'n kans gee. 3 maande. En aan die einde van daardie tyd is jy vry om die volgende stap te besluit." Sophie het die gesprek met aandagtige oë dopgehou,
haar blik het tussen haar ouma en Reino gewissel. En wat sou presies gedurende hierdie 3 maande gebeur, vra hy, steeds weerstandig, maar onteensiglik nuuskierig. Ons sou saamwerk. Jou liggaam, jou verstand, jou gees. Dit gaan nie net daaroor om jou bene meganies te laat werk nie, Reino. Dit gaan daaroor om dele van jou te herkoppel wat lankal geskei is. Reino het diep asem gehaal en die aroma van die kruie wat die kombuis gevul het, ingeasem. Sy rasionele kant het geskreeu dat dit waansin was, dat hy dadelik na Kaapstad moes terugkeer en hierdie hele fantasie moes vergeet. Maar die tinteling in sy bene, daardie sensasie wat die beste spesialiste ter wêreld as onmoontlik verklaar het bly bestaan as 'n aanloklike herinnering aan onontdekte moontlikhede. Ek moet dink, het hy uiteindelik gesê. Tant Judy het geknik en haar na die stoof gewend. Dis regverdig. Dink vannag. Môre gee jy my jou antwoord. Sophie het nader gekom, haar oë het geglinster met 'n wysheid wat veel verder as haar 10 jaar gelyk het. U weet reeds die antwoord, nie waar nie? Reino het nie geantwoord nie, maar diep binne het hy geweet sy was reg. Die eerste week in Fontevallei was vir Reino 'n pynlike oefening in aanpassing. Nadat hy besluit het om te bly en besluit geneem tydens 'n slapelose nag gevul met twyfel en daardie vreemde, aanhoudende gevoel in sy bene, moes hy 'n werklikheid trotseer wat heeltemal anders was as enige iets wat hy geken het. Die roetine het vroeg begin, veel vroeër as wat hy gewoond was. Om 5:30 in die oggend het die haan se kraai en die beweging in die huis hom reeds wakker gemaak. Tant Judy, ten spyte van haar gevorderde ouderdom, was die eerste wat opgestaan het, die houtstoof aangesteek en die sterk koffie voorberei wat die hele huis geparfumeer het. Sophie het kort daarna wakker geword, lewendig en spraaksaam selfs op daardie uur. Het jy goed geslaap? Het jy iets gedroom, was haar daaglikse vraag, gestel terwyl sy warm tuisgebakte brood op die tafel gesit het. Die eerste sessies met Tant Judy was ontstellend. Reino het iets naby 'n tradisionele mediese konsultasie verwag, kliniese vrae, ondersoeke, miskien 'n soort gestruktureerde alternatiewe terapie. In plaas daarvan het die ou vrou hom eenvoudig na 'n oop veld agter die huis geneem, waar 'n groot, kronkelende boom ruim skaduwee gebied het. Dit is 'n geelhoutboom, het sy verduidelik en die stam gestreel soos iemand wat 'n ou vriend groet. Dit is meer as 300 jaar oud. Dit was hier lank voor enige van ons en sal bly wanneer ons almal reeds weg is. Dit is 'n indrukwekkende boom, het Reino opgemerk, sonder om te verstaan waarheen dit sou lei. Maar wat het dit met my toestand te doen? Tant Judy het geglimlag, haar oë het geglinster met iets wat plesier gelyk het. Geduld was nooit jou deeg nie, nie waar nie? Ons begin by die begin, leer om waar te neem, om te voel, om teenwoordig te wees. Die oggendsessies het bestaan uit lang tydperke onder die boom, waar Tant Judy hom gelei het in asemhaling en visualiseringsoefeninge. Reino, gewoond aan vinnige en meetbare resultate, het dit moeilik gevind om 'n doel in daardie aktiwiteite te sien. Sy rustelose verstand het gedurig gespring na die probleme van sy maatskappy, na 'n posse wat hy moes beantwoord, na die tyd wat hy hier verloor het. Jou kop is in Kaapstad, maar jou liggaam is hier, het Tant Judy op die 3de dag opgemerk. Solank hulle nie op dieselfde plek is nie, sal geen vordering moontlik wees nie. Die middag is gewy aan meer fisiese behandelings. Baddens voorberei met kruie wat Tant Judy noukeurig gekies het, masserings met aromatiese olies wat sy met haar eie hande gemaak het, en toepassings van medisinale klei op Reino se bene. Gedurende hierdie oomblikke het die ou vrou ou melodieë gesing, woorde in 'n Afrikaans gemeng met inheemse en Afrika-terme wat Reino nie heeltemal verstaan het nie. Dit is genesingsliedere, het Sophie verduidelik, wat dikwels gehelp het om haar ouma te help. Ouma het dit by haar ma geleer, wat dit weer by haar ma geleer het. Hulle kom van ver af, van 'n ander tyd. Saans, na die aandete wat met ander inwoners gedeel is, wat dikwels kom kuier het, was daar die geselskuier. Sittende op die stoep, onder 'n sterrehemel soos Reino nooit in die stad gesien het nie, het die inwoners van die vallei stories, probleme, vieringe gedeel. Hy het aanvanklik afsydig daardie gemeenskapsdinamika dopgehou, so anders as die transaksionele interaksies waaraan hy gewoond was. Aan die einde van die eerste week het Lou hom kom besoek en 'n skootrekenaar en 'n satelliettelefoon, sy verbindings met die buitewêreld, saamgebring. Reino het met Tant Judy ooreengekom om kommunikasie tot 1 uur per dag te beperk, maar het daarop aangedring dat hy 'n mate van beheer oor sy sake moes behou. "Hoe pas u aan, meneer?" vra Lou, sigbaar bekommerd oor die welstand van sy baas. Reino het 'n oomblik nagedink voordat hy geantwoord het. "Dit is uitdagend.
Moeiliker as wat ek gedink het. Ek kan u onmiddellik terugbesorg, as u wil. Die aanbod was aanloklik. Elke vesel van sy rasionele wese het geskreeu om dit te aanvaar, om terug te keer na die gemak en beheer van sy vorige lewe. Maar toe, asof om hom te herinner aan die rede waarom hy daar was, het hy daardie nou bekende tinteling in sy bene gevoel, sterker, meer gedefinieerd as voorheen. Nog nie, het hy geantwoord, tot sy eie verrassing. Ek gaan nog 'n bietjie aanhou. In die tweede week het iets begin verander. Miskien was dit die Varsberglig, miskien tant Jurie se behandelings, of bloot die feit dat hy ontkoppel was van die konstante druk van sy korporatiewe wêreld, maar Reino het klein verskille in sy liggaam en verstand begin opmerk. Die tintelinge in sy bene het meer gereeld en gelokaliseerd geword. Hy kon onderskeid tref tussen die sensasies in sy knie, sy kalf, sy voete. Tydens 'n besonder intense sessie onder die geelhoutboom, toe tant Jurie hom gelei het in 'n visualisering van wortels wat uit sy bene in die grond groei, het Reino iets buitengewoons ervaar, 'n sigbare spierspasma in sy regterbobeen. Het u dit gesien, het hy uitgeroep en die sessie onderbreek. My spier het saamgetrek. Tant Jurie het geen verrassing getoon nie. Jou liggaam word wakker. Dit begin onthou. Onthou wat? Hoe om te beweeg? Van jou oorspronklike aard. Reino, die skeptikus, die man van wetenskap en syfers, moes daardie verduideliking as ongegronde mistisisme afgemaak het. Maar die bewyse was daar, in sy eie liggaam, iets wat duisende rande se eksperimentele behandelings nooit kon regkry nie. Die nuus van die spierspasma het vinnig deur die gemeenskap versprei. In Fontevallei is elkeen se vordering gesamentlik gevier. Daardie aand was daar 'n klein fees by tant Jurie se huis. Bure het tipiese geregte gebring, musiek is op gitare en konsertinas gespeel, en Reino het homself in die middel van 'n viering bevind wat hom terselfdertyd verleë en vreemd geraak het. Hoekom vier julle fees? Dit was niks veel nie, net 'n spasme, het hy vir Sophie gesê, wat geanimeerd met ander kinders gedans het. In die vallei verdien elke oorwinning 'n fees, meneer Reino. Groot of klein, dit maak nie saak nie. Gedeelde vreugde is sterker. Dit was tydens hierdie viering dat Reino die inwoners van die vallei werklik begin leer ken het. Stoffel, die bouer wat hom op die eerste dag gehelp het, het vertel hoe hy die groot stad verlaat het na 'n ernstige uitbranding terwyl hy in die konstruksie gewerk het. Tant Sunny, eienaar van die klein gastehuis waar Lou gebly het onthul dat sy 'n voormalige multinasjonale uitvoerende beampte was wat alles prysgegee het na 'n kankerdiagnose, nou al 5 jaar in remissie. Professor Klaas, wat by die plaaslike skool onderwys gegee het, was 'n wiskundige wat aan die ek gegradueer het en 'n eenvoudiger en meer betekenisvolle lewe gekies het. Dit was stories van mense wat, op verskillende maniere, by daardie selfde toevlugsoord tussen berge aangekom het, op soek na genesing, doel of bloot 'n ander manier van bestaan. Reino het besef dat hy nie alleen was in sy reis van transformasie nie. Maar die verhaal wat hom die meeste geraak het, is deur Maria, Sophie se ma, gedeel tydens 'n stil oomblik van die fees. Sy het langs hom op die stoep gesit, terwyl hulle die kinders dopgehou het wat in die maanlig gespeel het sy uiteindelik oor Karel Olivier, haar oorlede man, gepraat. Karel was 'n vragmotorbestuurder, hy het die plaaslike produksie na die nabygeleë dorpe vervoer, 'n eenvoudige man, maar met 'n groot hart. Haar oë het geglinster met ingehoue trane terwyl sy gepraat het. Daardie dag het 'n kind oor die pad gehardloop agter 'n bal aan. Hy het uitgeswaai om haar nie te tref nie en die vragmotor het in die kloof omgeslaan. Reino het in eerbiedige stilte geluister. Sophie was net 5 jaar oud. Maar daardie oggend, voordat Karel vir die reis vertrek het sy baie gehuil, vasgeklou aan sy bene. Sy het gesê sy het gedroom dat hy ver weggaan. Karel het haar gekalmeer, beloof om gou terug te kom, maar hy het nooit teruggekom nie. Ek is jammer, het Reino gemompel, opreg geraak. Maria het 'n diskrete traan afgevee. Dit was toe ons besef het dat Sophie se drome nie gewoon was nie. Sy het ander dinge begin voorspel, die storm wat minder Joachim se plantasie sou vernietig, die hondjie wat ons verlate op die pad sou vind, die verrassingsbesoek van verre neefs. Tant Jurie sê dit is 'n ou gawe wat elke paar generasies in ons familie verskyn. En glo jy dit, vra Reino en sukkel steeds teen sy natuurlike skeptisisme. Ek glo wat ek sien. En ek het gesien my dogter voorspel dinge wat sy nie kon weet nie. Sy het 'n pouse geneem en hom direk aangekyk. Net soos sy jou gesien het, Reino. Sy het jou sien loop maande voordat sy geweet het wie jy was.
'n koue rilling het Reino se ruggraat afgeloop. Hoe weet sy my gevind? Eendag het sy jou foto in 'n tydskrif gesien wat professor Klaas van die stad gebring het. Sy het opgewonde geraak en gesê dit was die man wat in die blommeveld geloop het. Sy het weke lank daarop aangedring dat ons jou moes vind. Tant Jurie het uiteindelik ingestem om haar Kaapstad toe te neem, net om haar obsessie te kalmeer. Reino het onthou wat Lou ontdek het. Sophie het 3 keer probeer om sy huis binne te gaan voor die episode wat hy deur die kameras gesien het. Die volharding van daardie kind was indrukwekkend. Hoekom sou sy soveel omgee vir 'n vreemdeling? Maria het geglimlag. Vra haar. Sophie het haar eie redes. Later daardie aand, toe die meeste gaste reeds vertrek het Reino Sophie op die stoeptrappe gevind, besig om na die lig te kyk. Hy het nader gekom en sy stoel langs haar geplaas. Jou ma het my van jou drome vertel. Van hoe jy my gesien het voordat jy my geken het. Sophie het geknik sonder om haar oë van die sterre af te haal. Ek het van u begin droom na my 8ste verjaardag. Dit was altyd dieselfde droom. U loop in 'n veld vol geel blomme, glimlaggend. Maar daar was ook 'n ander droom, hartseer een. Watter hartseer droom? Vra Reino geïntrigeerd. U was in 'n heeltemal wit kamer met baie masjiene rondom u. U het gehuil terwyl u 'n papier vasgehou het. In die droom het ek geweet dat u hoop verloor het. Sy het uiteindelik na hom gekyk. Dit was toe ek geweet het ek moes u vind. Reino het 'n knop in sy keel gevoel. Die droom het met ontstellende akkuraatheid die oomblik 2 jaar tevore beskryf toe hy die resultate van sy laaste eksperimentele behandeling ontvang het, 'n neurale regenerasieprosedure waarin hy sy laaste hoop gevestig het, net om ingelig te word van absolute mislukking. Sophie, hoekom gee jy soveel om vir my? Ek is net 'n vreemdeling. Die meisie het 'n oomblik stil gebly, asof sy haar gedagtes georganiseer het. Toe sy gepraat het haar stem 'n verrassende volwassenheid gehad. Aanvanklik het ek nie verstaan nie. Ek het net geweet ek moes u vind. Maar later het ouma my verduidelik. Sy het gesê sommige mense is verbind deur onsigbare drade, selfs sonder om mekaar ooit te geken het. Sy het gesê dat ons soms ander red om onsself te red. Wat beteken dit? Sophie het haar skouers opgetrek. Ek kan dit nie regtig verduidelik nie. Ek weet net dat toe ek u vir die eerste keer gesien het, ek gevoel het asof ek u al lankal geken het. Reino het stil gebly en daardie enigmatiese woorde verwerk. Hoeveel sy rasionele kant ook al dit as kinderlike fantasie wou afmaak, iets binne in hom, 'n intuïtiewe deel wat hy selde geraadpleeg het met Sophie se opregtheid resoneer. Die volgende dae het meer fisiese vordering gebring. Tydens 'n terapeutiese masseringsessie het Reino 'n ongekende sensasie ervaar, pyn. Ligte, byna onmerkbare pyn, maar beslis teenwoordig toe tant Jurie 'n spesifieke punt op sy linkerbeen gedruk het. Maak dit hier seer, het sy gevra en sy reaksie dopgehou. Ja, het hy geantwoord, byna sonder om dit te glo. Dit is die eerste keer dat ek so iets voel. Pyn is ook deel van die genesing, het sy verduidelik. Dit beteken dat die paaie weer oopgaan. Na mate die eerste maand tot 'n einde gekom het Reino homself geleidelik in die lewe van die vallei geïntegreer. Sy teenwoordigheid, aanvanklik 'n nuuskierige skouspel, het deel van die alledaagse lewe geword. Kinders het gekom om hom tekeninge of handgemaakte speelgoed te wys. Bejaardes het gekom om stories en opgehoopte wysheid te deel. Jong mense het advies gevra oor tegnologie en die wêreld buite die berge. Tot sy verbasing het hy hierdie interaksies geniet. Daar was iets verkwikkends daarin om nie as die magtige uitvoerende hoof of die arme man in die rolstoel behandel te word nie, maar bloot as Reino, 'n nuwe tydelike inwoner met kennis en ervarings om te deel. Sophie was sy konstante metgesel en het gedien as gids en vertaler van hierdie wêreld wat so anders as sy eie was. Sy was altyd gereed met verduidelikings oor plaaslike tradisies, stories van die inwoners of bloot skerpsinnige waarnemings oor die natuur rondom. "U is anders," het sy een middag opgemerk, terwyl sy hom vergesel het tydens een van die daaglikse oefeninge wat tant Jurie voorgeskryf het, om met die rolstoel oor al hoe meer uitdagende terreine te beweeg om die bolyf te versterk en die sirkulasie in die bene te stimuleer. "Anders hoe? U gesig is minder geslote. En u lag meer. Voorheen het dit gelyk asof u bang was om te lag." Reino het oor die waarneming nagedink. Dit was waar. Iets het in hom verander benewens die fisiese sensasies in sy bene.
'n chroniese spanning wat hy dekades lank gedra het, so bekend dat hy dit nie eers meer as spanning herken het nie, het begin oplos. Daardie aand het Reino 'n oproep van Mari ontvang via die satelliettelefoon. Die nuus was nie goed nie. Mededinger het sy afwesigheid benut om 'n produk soortgelyk aan die nuutste ontwikkeling van Tonder tegnologieë te loods, wat 'n daling in die maatskappy se aandele veroorsaak het. Die raad was onrustig, beleggers het vrae gevra en gerugte oor sy gesondheid het begin versprei. Ons het u nodig om terug te keer, Reino, het Mari aangedring, die kommer duidelik in haar stem. Al is dit kortliks om die gemoedere te kalmeer. Maand gelede sou hierdie nuus onmiddellike paniek in hom veroorsaak het, 'n dringende behoefte om beheer te herneem, om alles dadelik reg te stel. Maar nou, sittende op Tant Jurie se stoep onder 'n sterrehemel, het Reino 'n vreemde kalmte gevoel. Reël 'n videokonferensie met die raad vanmôre, het hy geantwoord. Ek sal direk met hulle praat, die situasie verduidelik. Maar ek sal nog nie teruggaan nie, Mari. Daar gebeur iets belangriks hier. Nadat hy opgehang het, het Reino op die stoep gebly en na die verre ligte van ander huise wat oor die vallei versprei was, gekyk. Op die horison het die silhouet van die berge 'n beskermende versperring teen die buitewêreld gevorm. Dit was toe dat hy dit gevoel het. Nie net 'n tinteling of spasme nie, maar 'n doelbewuste beweging. Deur al sy aandag te konsentreer, kon hy die groot toon van sy regtervoet effens, baie effens, buig. Die beweging was minimaal, byna onmerkbaar. Maar dit was werklik. En, belangriker, dit was vrywillig. Reino het weer probeer en al sy wil op daardie klein toontjie gefokus. En weer het dit beweeg. 'n onverwagse traan het oor sy gesig gerol, gevolg deur nog een en nog een. Binne oomblikke het hy openlik gehuil, soos 'n kind gesnik, dekades van onderdrukte emosie het uiteindelik 'n uitlaatklep gevind. Dit was hoe Tant Jurie hom minute later gevind het. Sonder om 'n woord te sê, het sy langs hom gesit en 'n sagte hand op sy skouer geplaas. Ek kon my toon beweeg, het hy tussen snikke gefluister. Ek kon. Ek weet, het sy sag geantwoord. Die hele vallei weet. Reino het rondgekyk, verward, en toe besef, klein liggies het in die verre huise aangegaan, mense het op die stoepe uitgekom, sommige het reeds in die rigting van Tant Jurie se huis gestap. Die vallei het weer bymekaar gekom om sy klein-groot oorwinning te vier. Hoe het hy begin vra? Sommige nuus het nie 'n telefoon nodig om te reis nie, het Tant Jurie met 'n enigmatiese glimlag geantwoord. Vir al die goeie nuus. Daardie aand, onder die sterre van die Drakensberge, omring deur mense wat 'n maand gelede heeltemal vreemdelinge was, het Reino van Tonder vir die eerste keer verstaan wat Sophie bedoel het met om mekaar te red, iets is daar genees. En dit was nie net sy bene nie. Die tweede maand in Fontevallei het Reino op 'n manier verander wat selfs hy nie kon voorsien nie. Die roetine wat aanvanklik vreemd en ongemaklik vir hom gelyk het nou natuurlik in sy daaglikse lewe gevloei. Om met sonsopkoms wakker te word, gesamentlik ontbyt te eet met Tant Jurie en Sophie, die oggende aan oefeninge en behandelings te wy en smiddae aan gemeenskapsaktiwiteite deel te neem, dit alles het deel geword van wie hy nou was. Die fisiese vordering het voortgeduur, klein maar konstant. Nadat hy sy regtertoon kon beweeg, het ander klein bewegings gevolg, ligte buiging in die knie, spiersame trekkings in die bobeen, toenemend gedefinieerde sensitiwiteit in verskillende dele van die bene. Elke nuwe vooruitgang is ontvang met 'n mengsel van ongeloof en dankbaarheid, gevoelens wat Reino nooit toegelaat het om in sy streng beheerde lewe saam te bestaan nie. Die liggaam het sy eie intelligensie, het Tant Jurie verduidelik tydens 'n behandelingssessie met warmkrye infusies. Ons herinner dit net aan wat dit altyd geweet het om te doen. Die verduideliking was te simplisties vir die Reino van 2 maande gelede, die man wat data, statistieke, wetenskaplike bewyse vir enige bewering geëis het. Maar die Reino van nou het homself al hoe meer oopgevind vir ander forme van kennis, ander maniere om die werklikheid te verstaan. Parallel met die fisiese vordering het iets dieper in sy binneste verander. Die weeklikse videokonferensies met sy uitvoerende span, voorheen die hoogtepunt van sy week, het nou gelyk soos oefeninge in geduld, gevul met bekommernisse wat op 'n afstand triviaal begin klink het. Die korporatiewe krisisse wat hom voorheen daar lank wakker sou gehou het, is nou deur 'n nuwe perspektief gesien. Hulle is paniekbevange omdat die mededinging 'n produk soortgelyk aan ons bekend gestel het hy vir Tant Jurie gesê na een van hierdie oproepe, terwyl hulle tee op die stoep gedrink het. En is dit so verskriklik, vra die ou vrou, haar skerpsinnige oë wat hom oor die porseleinkoppie dophou, een van die min delikate stukke in haar eenvoudige huis.
Voorheen sou ek ja gesê het Reino na 'n oomblik van refleksie geantwoord. Ek sou dit as 'n verraad, 'n persoonlike mislukking, eksistensiële bedreiging gesien het. Nou besef ek dat dit net sake is. Die wêreld vergaan nie as ons aandele 'n paar punte daal nie. Tant Judy het tevrede geglimlag. Soms moet ons wegbly om die hele prentjie te sien. Op 'n besonder helder oggend, toe die berghorison so skerp gelyk het dat dit die indruk gegee het dat dit aangeraak kon word, het Reino iets buitengewoons ervaar tydens sy sessie onder die geelhoutboom. Terwyl hy die visualiseringsoefeninge beoefen het wat hy nou met gemak uitgevoer het, het hy 'n intense hittegevoel wat deur sy bene, van die bobeen tot by die voete, versprei het, gevolg deur 'n reeks ritmiese spierspasmas. Wat gebeur, vra hy terselfdertyd verskrik en verwonderd. Tant Judy, wat langs hom gesit het kalm gebly. Jou senuwees word wakker, herstel ou verbindings. Hou aan asemhaal, moenie weerstand bied nie. Vir byna 10 minute het Reino daardie onwillekeurige dans van spiere wat lankal geslaap het, ervaar. Toe dit uiteindelik ophou, was hy uitgeput, maar opgewonde. Iets fundamenteel het verander. Daardie middag, met die hulp van Stoffel en professor Klaas, het hy iets probeer wat hy weke voorheen nie sou waag nie, om te staan, ondersteun tussen die twee mans. Sy bene het hewig gebewe van die inspanning en sou nie sy gewig alleen kon dra nie, maar vir die eerste keer in 45 jaar het Reino van Tonder die sensasie ervaar om op sy eie voete te staan. Die nuus het soos 'n veldbrand deur die vallei versprei. Binne ure het inwoners met geskenke begin aankom, 'n tuisgebakte koek, 'n bottel handgemaakte likeur, 'n borduurwerk met plaaslike motiewe. Die viering daardie aand was selfs groter as die voriges. Musikante van die dorpie het hul instrumente gebring, dansers het tradisionele danse uitgevoer, en selfs die kinders het 'n klein teateropvoering voorberei. Op die hoogtepunt van die fees het Reino opgemerk dat Sophie ongewoon stil was, 'n bietjie afsydig gesit het en alles met 'n deurdagte uitdrukking waargeneem het. Hy het nader gekom en sy stoel met die vaardigheid wat op ongelyke terrein verkry is, gemanoeuvreer. "Hoekom is jy hier alleen? Is jy nie bly oor my vordering nie?" Sophie het haar na hom gewend met oë wat geglinster het, nie van vreugde nie, maar van ingehoue trane. "Ek is baie bly, meneer Reino. Maar ek is ook hartseer." "Hartseer? Hoekom?" Die meisie het gehuiwer asof sy haar woorde geweeg het. "Omdat ek weet dat u binnekort sal weggaan." Reino het 'n knop in sy bors gevoel. Hy het dit nie konkreet deurdink nie, maar dit was waar. Die ooreenkoms was vir 3 maande en 2 het reeds verloop. Op 'n stadium sou hy na sy lewe in Kaapstad moes terugkeer. "Ek het nog 'n maand hier, Sophie. En daarna sal ek kan kuier. Dit is nie asof ons mekaar nooit weer sal sien nie." Sy het haar kop geskit, daardie ou oë in so 'n jong gesig het gelyk of dit verby die hede kon sien. "Dit is nie net dit nie. U verander te vinnig. Binnekort sal u tussen 2 wêrelde moet kies." Voordat hy daardie enigmatiese stelling dieper kon bevraagteken, is hulle onderbreek deur Maria, wat Sophie kom roep het om by die ander kinders aan te sluit vir 'n speletjie. Reino het alleen met sy gedagtes agtergebly en die gemeenskap dopgehou wat 'n oorwinning gevier het wat hulle as kollektief gevoel het. Die volgende dag het hy 'n onverwagse besoek ontvang. Lou het vroeg gekom en nie net die gewone korrespondensie gebring nie, maar ook 'n verseelde koevert met die Van Tonder tegnologie stempel. "Wat is dit?" vra Reino en herken die amptelike patroon van die raad van direkteure se kommunikasie. Lou het ongemaklik gelyk. "Die raad het gister 'n buitengewone vergadering gehou, meneer. Hulle oorweeg 'n verandering in die maatskappy se leierskapstruktuur." Reino het die koevert oopgemaak en die inhoud vinnig gelees. Die woorde was beleefd, omhul in korporatiewe jargon, maar die boodskap was duidelik. Die raad het voorgestel dat hy die rol van erevoorsitter aanvaar, terwyl die huidige bedryfshoof as tussentydse uitvoerende hoof bevorder sou word, met die moontlikheid van permanente aanstelling afhangende van die resultate. Met ander woorde, hulle het hom sagkens van die operasionele beheer van die maatskappy wat hy self gestig het, verwyder. "Wanneer het dit aangekom?" "Die dokument is gistermiddag goedgekeur. Ek het probeer om u dadelik in te lig, maar die satelliettelefoonverbinding was onstabiel weens die storm in die berge." Reino het die dokument weer gelees en probeer om die woede, die verontwaardiging, die gevoel van verraad te voel wat hy sekerlik moes ervaar. Tot sy verrassing, wat hy gevoel het, was verligting. "U lyk of u dit baie kalm opneem, meneer," het Lou opgemerk, duidelik verward.
Reino het die papier versigtig gevou en dit terug in die koevert gesit. Weet jy, Lou, ek dink ek het dit verwag. Miskien het ek dit selfs op 'n sekere vlak verlang. Meneer, die afgelope paar maande het my laat besef hoeveel my identiteit met die maatskappy saamgesmeld was. Asof Reino van Tonder nie afsonderlik van Tonder tegnologie kon bestaan nie. Hy het 'n pouse geneem en die beweging van die dorpie deur die venster dopgehou. Miskien is dit tyd om te ontdek wie ek is buiten dit. Lou, wat lank genoeg met Reino gewerk het om sy temperament te ken, het verlore voorgekom oor hierdie onverwagse reaksie. U gaan nie die besluit betwis nie. Wetlik het ons verskeie opsies om. Nee, het Reino met kalmte onderbreek. Ek sal die terme aanvaar. Ek sal voortgaan as meerderheidsaandeelhouer en voorsitter van die raad, maar dit is tyd om die operasionele staf oor te gee. Hy het geglimlag, 'n opregte glimlag wat Lou selde op sy gesig gesien het. Boonop het ek nou ander projekte in gedagte. Later daardie dag, terwyl hy aan 'n gemeenskapsaktiwiteit deelgeneem het, om te help om nuut geoeste koffiebone te sorteer, 'n taak wat hy sittende kon uitvoer, het Reino nagedink oor sy reaksie op die nuus. Die ou Reino sou dit as 'n katastrofe, 'n openbare vernedering, die einde van alles wat saak gemaak het, gesien het. Hierdie nuwe Reino kon egter die moontlikhede sien wat oopgegaan het. Sophie het nader gekom en langs hom gesit om met die taak te help. Hulle het vir 'n paar minute in stilte gewerk voordat sy gepraat het. U het vandag slegte nuus gekry. Dit was nie 'n vraag nie. Reino was nie meer verbaas oor hoe sy dinge blykbaar geweet het nie. Eintlik is ek nie seker of dit sleg was nie. Hulle verwyder my van die leierskap van my maatskappy. Sophie het voortgegaan om bone noukeurig te sorteer. En hoe voel u daaroor? Vreemdvry. Sy het geglimlag, daardie glimlag wat die wysheid van verskeie lewens gelyk het. Soms moet ons iets verloor om iets beters te wen. Reino het daardie eenvoudige maar diep woorde oorweeg. Sophie, gister het jy gesê ek verander te vinnig en dat ek tussen twee wêrelde sal moet kies. Wat het jy bedoel? Die meisie het haar werk gestaak en na die verre berge gekyk. U het na die vallei gekom om u bene te genees, maar u genees veel meer as dit. Wanneer u gereed is om terug te keer na u wêreld, sal u 'n ander persoon wees. Dan sal u moet besluit, leef u soos u altyd geleef het, of omhels u hierdie verandering. Voordat Reino kon antwoord, is hulle onderbreek deur tant Julie, wat met 'n stadiger tred as gewoonlik nader gekom het. Haar gesig, normaalweg kalm, het tekens van kommer getoon. Ons moet die behandelings intensifiseer, het sy aangekondig en swaar op 'n nabygeleë bank gesit. Het iets gebeur, vra Reino en let op haar uitdrukking. Ek het vannag gedroom. Ek het donker wolke sien aankom. Sy het 'n betekenisvolle blik met Sophie gewissel, wat geknik het asof sy iets ongesê verstaan het. Die tyd verander, Reino. Ons moet hierdie geleentheid benut. In die dae wat gevolg het die tempo van die behandelings dramaties toegeneem. Die oggendsessies onder die geelhoutboom het nou ure geduur, met tant Julie wat Reino deur al hoe dieper en komplekser visualisering gelei het. Die middag is gevul met intense masserings, toepassings van medisinale klei, en lang baddens in krye infusies wat sy vel met die geure van die bos deurdrenk het. Snags, fisies en geestelik uitgeput, het Reino lewendige en betekenisvolle drome ervaar. Hy het gedroom van paaie wat vertak, deure wat oop en toegaan, en herhaaldelik van daardie veld vol geel blomme waar hy vrylik geloop het. Die fisiese resultate van hierdie intensivering het nie lank laat wag nie. 'n Week later, tydens 'n besonder kragtige sessie, het Reino vir die eerste keer, deur 'n vrywillige beweging, sy regterbeen heeltemal kon strek. 2 dae later het die linkerbeen op 'n soortgelyke manier gereageer. Sy spiere, wat deur 'n leeftyd se onbruik geatrofieer was, het geprotesteer met intense pyn, maar hierdie pyne is met dankbaarheid ontvang. Dit was die teken dat sy liggaam werklik besig was om wakker te word. Dit is buitengewoon, het professor Klaas opgemerk, wat Reino se vordering met wetenskaplike belangstelling begin dokumenteer het. Uit 'n konvensionele mediese oogpunt sou dit as onmoontlik geklassifiseer word. Niks is onmoontlik nie, het tant Julie geantwoord, terwyl sy 'n salf op sy bene aangewend het. Slegs onwaarskynlik, totdat iemand dit doen. Reino, pragmaties selfs in sy nuwe openheid vir moontlikhede, het gevra, hoeveel meer kan ek verbeter? Is daar 'n grens aan hierdie herstel? Die ou vrou het enigmaties geglimlag. Die enigste grens is die wat jy in jou gedagtes stel.
Na mate die weke verbygegaan het Reino 'n groeiende angs begin voel. Nie net oor die fisiese vordering, wat steeds verrassend was, nie, maar oor die onvermydelike einde van sy tyd in die vallei. Die 3 maande ooreenkoms het sy einde genader en besluite sou geneem moes word. Op 'n besonder betekenisvolle middag het Tant Jurie hom genooi vir 'n ander soort uitstappie. Met die hulp van Stoffel en 2 ander sterk mans van die dorpie is Reino se rolstoel op 'n steil pad gedra wat na 'n klein plato in die berge gelei het. Die inspanning was aansienlik, maar die beloning magnifiek. Van daardie punt af kon 'n mens die hele Fontevallei sien, die huise wat die intense groen soos klein juwele gepunt het, die rivier wat silwerig onder die middagson gekronkel het, die omliggende berge wat majesteus teen die kobaltblou lig gestaan het. Dit is die mooiste plek wat ek nog gesien het Reino erken, opreg beïndruk. Dit is die uitsigpunt van drome, het Tant Jurie verduidelik en op 'n plat klip naby gaan sit. Ons mense glo dat hier, waar die hemel nader aan die aarde lyk, drome meer krag het om werklikheid te word. Reino het Sophie dopgehou, wat vrylik oor die plato gehardloop het, besig om met ander kinders te speel wat saam met die groep geklim het. Haar vreugde was aansteeklik, haar energie onuitputlik. Sy is werklik spesiaal, nie waar nie, het hy opgemerk. Elke kind is, het Tant Jurie geantwoord. Maar Sophie dra antieke gawe. Haar sensitiwiteit vir die onsigbare is skaars, selfs in ons geslag. U geslag? Die ou vrou het geknik. Ek kom uit 'n ononderbroke linie van geneeservroue. My ouma grootjie was 'n Khoi-vrou van die oorspronklike stamme van hierdie berge. Sy het met 'n man van Portugese afkoms getrou, maar het die kennis van haar mense lewend gehou. Hierdie kennis is van moeder na dogter vir generasies oorgedra. En Sophie is die volgende in die lyn. As sy daardie pad kies, ja. Tant Jurie het 'n pouse geneem en Reino direk aangekyk. Maar dit was nie om oor my familie te praat dat ek u hierheen gebring het nie. Nee. Ek het u na hierdie heilige plek gebring om u 'n belangrike vraag te vra. Wat is u van plan om met u genesing te doen, Reino van Tonder? Die vraag het hom onkant betrap. Hoe so? Elke genesing het 'n groter doel as individuele verligting. As die vallei u die vermoë gee om te loop, is dit omdat daar 'n pad is wat u moet bewandel. Wat sal daardie pad wees? Reino het na die horison gestaar deurdag. Hy het nooit die vraag op hierdie manier oorweeg nie. Sy hele lewe lank was loop 'n doel op sigself, 'n byna mitiese doelwit, die oplossing vir 'n gebrek wat hom in die oë van die wêreld gedefinieer het. Maar as hy werklik daardie vermoë sou herwin, wat sou hy daarmee doen? Ek weet nie, het hy uiteindelik erken. Ek het altyd aan die as gedink, nooit aan die waarvore nie. Tant Jurie het glimlaggend geknik. Dit is 'n vraag om die volgende dae oor na te dink. Die tyd in die vallei loop ten einde, Reino. Binnekort sal u nie net moet besluit waarheen om te gaan nie, maar wie om te wees. Daardie aand, alleen in sy kamer, het Reino die gewig van daardie vraag in die gesig gestaar. Wat sou hy met sy genesing doen? Sou hy terugkeer na Kaapstad, die beheer van sy maatskappy herneem, sy onderbroke lewe hervat? Of sou hy 'n ander pad kies en die interne transformasies volg wat hy in die vallei ervaar het? Terwyl hierdie gedagtes in sy gedagtes gewirwel het hy 'n ligte klop aan die deur gehoor. Kom in, het hy geroep. Sophie het verskyn en iets in haar hande gehou. Kan ek u iets wys? Natuurlik. Sy het nader gekom en wat 'n klein, handgemaakte gebinde boekie gelyk het, uitgesteek. Ek het dit vir u gemaak. Reino het die boekie versigtig oopgemaak. Dit was 'n dagboek, gevul met Sophie se kinderlike handskrif. Elke bladsy het een van sy vorderings sedert sy aankoms in die vallei gedokumenteer, die eerste tinteling, die eerste spasme, die eerste vrywillige beweging. Saam met elke inskrywing was daar 'n kleurvolle tekening wat die oomblik geïllustreer het. Dit is dis pragtig, Sophie, het hy gesê, opreg geraak deur die geskenk. Blaai na die laaste bladsy, het sy gevra met 'n geheimsinnige glinstering in haar oë. Reino het gehoorsaam. Die laaste bladsy het slegs 'n tekening bevat, hy self staande sonder ondersteuning in 'n veld vol geel blomme. Presies soos in Sophie se herhalende droom. Dit het nog nie gebeur nie, het hy opgemerk. Nog nie, het Sophie saamgestem. Maar dit sal gebeur. Ek weet. Daardie aand, voordat hy aan die slaap geraak het Reino 'n besluit geneem. Ongeag wat die toekoms sou inhou, hoeveel sy fisiese toestand ook al sou verbeter, sou hy Fontevallei nie heeltemal verlaat nie.
Op een of ander manier sou hy 'n manier vind om hierdie twee oënskynlik onversoenbare wêrelde te integreer, die Vallei en Kaapstad, die eenvoud en die kompleksiteit, die wese en die doen. Met hierdie gedagte het hy diep aan die slaap geraak en weer gedroom van die veld vol geel blomme. Maar hierdie keer was hy nie alleen nie. Sophie het langs hom geloop, haar klein hand in syne, en hom na 'n goue lig aan die horison gelei. 'n Genadeloose storm het Fontevallei 3 dae lank getuister. Stortreëns het die grondpaaie in modderriviere verander, huilende winde het die bome geskit asof hulle dit met wortel en tak wou uittrek, en weerlig het die verduisterde hemel met onreëlmatige tussenposes gesny. Dit was 'n ongewone storm vir daardie tyd van die jaar, so intens dat die oudstes van die dorpie gesê het hulle het dekades lank niks soortgelyks gesien nie. In Tant Hierdie se huis het die kersse en olielampe selfs bedags gebrand, want die duisternis van die swaar wolke het die natuurlike lig geblokkeer. Die elektrisiteitstoevoer, reeds onseker onder normale omstandighede, is heeltemal onderbreek en die gemeenskapsgenerator is gereserveer vir die gesondheidssentrum en noodsituasies. Reino het die reën deur die kamervenster dopgehou en hom vreemd en vrede gevoel ten spyte van die natuurlike chaos buite. Hy was nou byna 3 maande in die vallei en hy het deel gevoel van daardie plek op 'n manier wat hy nooit moontlik sou gedink het nie. Die verbinding met die natuurlike ritme van dinge, met die siklisse van son en reën, plant en oes, het 'n ander begrip van tyd en lewe in hom wakker gemaak. 'n Besondere harde donderslag het die huis geskit, wat die vensters laat vibreer het. Sekondes later het Sophie by die deur verskyn, met 'n olielamp en 'n ekstra kombers. Ouma het dit gestuur. Die nag sal kouer word, het sy gesê en die gevoude kombers op die bed geplaas. Gaan dit goed met u? Reino het geglimlag. Selfs na byna 3 maande van saamleef, het Sophie daardie nuuskierige mengsel van formaliteit en intimiteit behou wanneer sy met hom gepraat het, die meneer nooit laat vaar nie, maar uitgespreek met die liefde van iemand wat met 'n naby vriend praat. Ek is baie goed. Bekommerd oor die intensiteit van hierdie reën, maar goed. Sophie het geknik, haar oë het die goue lig van die olielamp weerkaats. Ouma sê dit is 'n hernuwingsstorm. Dit was alles wat oud is weg om plek te maak vir die nuwe. Die ouma het 'n poëtiese manier om dinge te sien, het Reino opgemerk. Dit is nie poesie nie. Dit is waarheid, antwoord Sophie met daardie absolute sekerheid wat net kinders kan uitdruk. Na hierdie reën sal baie dinge in die vallei verander. En ook in u lewe. Voordat Reino daardie enigmatiese stelling kon bevraagteken, is hulle onderbreek deur 'n roep van Tant Hierdie uit die sitkamer. Sophie het gehardloop om te antwoord en hom weer alleen met sy gedagtes gelaat. Die fisiese vordering het steeds verrassend gebly. In die afgelope weke, met die hulp van geïmproviseerde parallelle stawe wat Stoffel gebou het, het Reino vir al hoe langer tydperke kon staan en selfs 'n paar wankelende tree met ondersteuning kon gee. Sy spiere, wat dekades lank deur onaktiwiteit geatrofieer was, het geprotesteer met intense pyn, maar hierdie pyne is met dankbaarheid ontvang. Dit was die teken dat sy liggaam werklik besig was om wakker te word. Dokters van die stad wat sy toestand jare lank gemonitor het, sou verstom gewees het as hulle sy huidige toestand gesien het. Trouwens, Reino het 'n paar video's van sy vordering opgeneem, maar het besluit om dit vereers privaat te hou. 'n Deel van hom het gevrees dat, deur hierdie transformasie aan wetenskaplike ondersoek bloot te stel, iets sou breek, een of ander magie sou verlore gaan. Dit was 'n irrasionele gedagte vir iemand so logies soos hy altyd was, maar die vallei het hom geleer om ook die wysheid van die irrasionele te respekteer. Die reën het nog meer toegeneem met die aanbreek van die nag en het in 'n ware tropiese storm verander. Die aandete is by kerslig in die sitkamer bedien met eenvoudige maar vertroostende geregte, 'n dik groentesop met kruie, nog warm tuisgebakte brood en 'n kruitee wat Tant Hierdie spesiaal voorberei het om die gees te versterk op stormagtige nagte. Ons is geïsoleer, het Maria ingelig, wat die middag gehelp het om voorrade in die klein gemeenskapswinkel te organiseer. Die pad na die stad is heeltemal geblokkeer deur grondverskywings. Stoffel en 'n paar mans het probeer om die pad oop te maak, maar moes terugkeer. Daar is geen manier om die vallei vir ten minste 'n paar dae in of uit te kom nie. Enige risiko vir die huise, vra Reino, opreg bekommerd oor die gemeenskap wat hy leer liefkry het. Die geboue in die vallei is gemaak om storms te weerstaan, het Tant Hierdie met kalmte geantwoord. Ons voorouers het die plekke vir elke huis goed gekies, met respek vir die natuurlike vloei van die water.
Na aandete, terwyl Maria Sophie met agterstallige skoolwerk gehelp het, het tant Yuri Reino vir 'n private gesprek in haar agterkamer geroep, 'n plek wat hy nog nooit voorheen besoek het nie. Dit was 'n klein, maar knus vertrek met mure bedek met rakke waar tientalle flesse, pakkies gedroogde kruie en ou boeke in 'n organisasie wat slegs tant Yuri ten volle verstaan het, gestaan het. 'n Klein altaar met kersse, kristalle en ou foto's het 'n hoek beset. Die aroma daar was intens, 'n komplekse mengsel van medisinale kruie wat die lig byna solied laat lyk het. Sit, het sy genooi en 'n eenvoudige houtstoel aangedui terwyl sy self 'n verslete rottangstoel ingeneem het. Reino het gehoorsaam en met nuuskierigheid daardie persoonlike ruimte van die geneeser waargeneem. Ons kom aan die einde van ons reis saam, Reino, het tant Yuri begin, haar stem meer plegtig as gewoonlik. Oor 'n paar dae sal ons die ooreengekome 3 maande voltooi. Ja, het hy saamgestem en 'n knop in sy bors gevoel by die gedagte aan die naderende skeiding. Maar dit sal nie 'n definitiewe afskeid wees nie. Ek beplan om kontak te hou, gereeld te kuier. Tant Yuri het geglimlag, haar oë het geglinster in die kerslig. Ek weet dit. Die bande wat jy hier gevorm het, is te sterk om deur afstand gebreek te word. Maar voordat jy vertrek, is daar iets wat ek jou moet wys. Sy het met 'n mate van moeite opgestaan, op haar gesnyde kierie geleun, en na 'n klein donker houtkus wat onder die venster geplaas is, gegaan. Sy het dit oopgemaak met 'n sleutel wat sy aan haar nek gedra het en 'n geel, verouderde koevert daaruit gehaal. Dit is jare lank gebeure en het gewag vir die regte oomblik, het sy gesê en teruggekeer na die leunstoel. Ek dink dit is nou daardie oomblik. Reino het die koevert met nuuskierigheid aanvaar. Dit was met rooi seël was verseël en het baie oud gelyk, die papier aan die rande gekrekel. Hy het na tant Yuri gekyk en toestemming gesoek. Maak oop, het sy hom aangemoedig. Dit behoort jou regtens toe. Versigtig om nie die brose dokument te beskadig nie, het Reino die seël gebreek en 'n paar verouderde papiere uitgehaal wat bedek was met 'n delikate en uitgebreide kalligrafie, tipies van 'n ander era. Dit was in Afrikaans geskryf, maar met 'n paar uitdrukkings en grammatikale konstruksies wat die oudheid daarvan verraai het. Wat is dit, vra hy en skandeer die eerste reëls met sy oë. 'n Brief geskryf deur jou ouma grootjie, Elna van Tonder, gebore Elna Olivier. Die skok was so groot dat Reino die papiere amper laat val het. My ouma grootjie. Olivier. Sê jy dat? Ja, Reino. Dit was nie toeval dat Sophie van jou gedroom het nie, en ook nie dat jy van die eerste oomblik af so verbind gevoel het met die vallei nie. Jou bloed het wortels hier. Met effens bewende hande het Reino die brief begin lees. Dit was gedateer 1924 en geadresseer aan my nageslag wat eendag mag terugkeer. Daarin het Elna vertel hoe sy in Fontevallei gebore en groot geword het, die dogter van 'n gerespekteerde geneeser en 'n klein koffieboer. Sy het vertel hoe sy op 17-jarige ouderdom vir Anton van Tonder ontmoet het, 'n jong handelaar van Kaapstad wat die vallei besoek het om die aankoop van die plaaslike produksie te onderhandel. Ons het hals oor kop verlief geraak, het Reino hardop gelees, en teen die wil van my ma, wat gevrees het dat ek my wortels en genesingsgawe sou verloor, het ek saam met Anton na Kaapstad vertrek, waar ons getrou het en ons familie begin het. Die brief het voortgegaan en vertel hoe Elna nooit heeltemal by die stadslewe aangepas het nie, en altyd die berge en die voorvaderlike kennis van haar mense gemis het. Dit het vertel hoe sy probeer het om sommige tradisies lewend te hou, en haar seun, Reino se oupa, geleer het oor die eienskappe van plante en die belangrikheid van die verbinding met die aarde. Maar die stad was sterker, het die brief voortgegaan. My seun het gegroei met sy blik op die toekoms, op vooruitgang, op die materiële. Ek sien hom al hoe verder wegbeweeg van sy wortels, skaam vir wat hy bygelowe van plattelanders noem. Tog behou ek die hoop dat eendag, miskien nie in my generasie of die volgende nie, maar uiteindelik, iemand van die Van Tonder bloed die roep van die vallei sal voel en sal terugkeer om sy geestelike erfenis op te eis. Reino het opgehou lees, 'n knop in sy keel en 'n oorweldigende emosie wat hy nie heeltemal kon benoem nie. Dit was asof stukke van 'n legkaart wat hy nie eers geweet het hy aan mekaar sit nie, uiteindelik in plek geval het en 'n beeld onthul het wat altyd daar was, net gewag het om ontdek te word. Hoe het u dit geweet? Hoe het u die verband tussen my en hierdie verhaal gelê? Vra hy vir tant Yuri, wat hom met 'n deernisvolle blik dopgehou het. Toe Sophie van jou begin droom het, was ek geïntrigeerd. Haar drome behels gewoonlik mense met wie sy een of ander soort band het, al is dit ver.
Ek het jou van geneig om te ondersoek, en iets het vir my gesê dat daar 'n verband was. Toe ek uiteindelik jou foto in die tydskrif sien wat Sophie vir my gewys het ek dadelik Elna se trekke herken, dieselfde oë, dieselfde vasberade ken. Maar dit is Reino het na woorde gesoek, sy rasionele verstand het probeer om inligting te verwerk wat sy logiese begrip van die wêreld uitgedaag het. Buitengewoon, ja. Maar nie onmoontlik nie, het Tant Judy voltooi. Lees verder. Daar is meer. Reino het na die brief teruggekeer en ontdek dat Elna nie net vir hoop uitgespreek het nie, maar spesifieke visioene gehad het oor die toekoms van haar geslag. Sy het beskryf hoe haar bloed beide die gawe van genesing en 'n aanleg vir sekere fisiese uitdagings gedra het, veral met betrekking tot die bene. My ma het my gewaarsku toe ek vertrek dat ek 'n voorvaderlike balans verbreek het in die brief gestaan. Sy het gesê dat die volgende generasies met swak bene gebore kan word, onbekwaam om die pad te bewandel wat ek verlaat het. Ek het gedink dit was net bitter woorde van 'n wrokagtige ma, maar nou vrees ek dat dit 'n profesie was. My kleinseun toon reeds tekens van swakheid in sy onderste ledemate, al kan die dokters van die stad nie die oorsaak diagnoseer nie. Reino het sy blik opgeslaan, verstom. Sy oupa het inderdaad probleme met sy bene in sy ouderdom gehad, iets wat altyd aan gevorderde ouderdom toegeskryf is. En sy eie pa, hoewel nie parapleeg nie, het gelei aan ernstige sirkulasieprobleme in sy bene, wat uiteindelik tot sy einde bygedra het. Stel u voor dat my toestand 'n soort familievloek is, vra hy, sy skeptiese kant sukkel steeds om beheer te behou. Nie 'n vloek nie, het Tant Judy sagkens reggestel. 'n Ontkoppeling en skeiding van die wortels wat krag gee. Elna het 'n belangrike band verbreek toe sy die vallei verlaat het, en daardie verbreeking het deur die generasies weergalm en fisies gemanifesteer. En die genesing wat ek ervaar, dit is die herstel van daardie band. Jou liggaam herkoppel letterlik met sy oorsprong, onthou wie dit werklik is. Sy het 'n pouse geneem en die storm deur die klein venster dopgehou. Daar is nog een bladsy. Die belangrikste. Reino het die bladsy omgedraai en voortgegaan met lees. In die laaste gedeelte van die brief het Elna direk gepraat met die nageslag wat uiteindelik daardie woorde sou vind. Aan wie hierdie brief lees, as jy jou pad terug na die vallei gevind het, is dit omdat die roep van die bloed uiteindelik gehoor is. Weet dat wat 'n gebrek lyk, in werklikheid 'n teken kan wees, 'n herinnering dat iets essensieel verlore gegaan het en herwin moet word. Die ware genesing is nie net in die fisiese liggaam nie, maar in die herstel van gebroke verbindings, in die aanvaarding van jou volledige erfenis. Wanneer jy ten volle erken wie jy is en waarvandaan jy kom, sal jou voete weer die pad vind. Die brief het geëindig met 'n gedetailleerde tekening van 'n plant wat Reino dadelik herken het. Dit was dieselfde een wat volop gegroei het rondom die geelhoutboom, waar hy sy daaglikse sessies met Tant Judy gehou het. Geel randplant, het hy gesê en die naam onthou wat hy tydens die behandelings geleer het. Ja, in die tradisie van die vallei is dit bekend as die blom van die verlore paaie. Elna het dit in al haar behandelings gebruik. En dit is die plant wat fundamenteel was in die herstel. Reino het vir 'n oomblik sy oë gesluit en die impak van daardie onthullings geabsorbeer. Sy hele lewe was gebou op die premis dat hy 'n man sonder 'n betekenisvolle verlede was, net die stigter van sy eie ryk, 'n selfgemaakte man wat sy sukses uitsluitlik aan sy inspanning en intelligensie te danke gehad het. Om te ontdek dat hy deel was van 'n antieke geslag met tradisies en kennis wat geslagte teruggevoer het, was terselfdertyd ontstellend en diep vertroostend. Hoekom het u so lank gewag om my dit te vertel, vra hy uiteindelik. Hoekom het u dit nie dadelik gesê toe ek aangekom het nie? Tant Judy het geglimlag, haar ou oë het geglinster met wysheid. Jy sou dit nie geglo het nie, nie waar nie? Jy moes eers die vallei ervaar, daarmee verbind deur jou eie liggaam, voordat jou verstand die waarheid kon aanvaar. Hy het geknik en die skerpsinnigheid van daardie waarneming erken. Die Reino wat 3 maande gelede in die vallei aangekom het, sou daardie verhaal as 'n manipulerende poging om 'n emosionele band te skep, miskien selfs as 'n strategie om geld af te pers, afgemaak het. Daar is nog meer vrae as antwoorde, het hy erken. Hoe pas Sophie in dit alles in? Hoekom het sy spesifiek van my gedroom? Sophie is my direkte kleindogter, net soos jy Elna se agterkleinkind is. Die bloedbande is sterk, selfs al is dit deur generasies verwater. En sy het die gawe van visie meer ontwikkel as enige persoon wat ek nog ooit geken het, insluitend my eie maak.
'n besondere gewelddadige donderslag het die klein huisie geskit, gevolg deur die geluid van iets swaar wat buite geval het. Tant Judy het vinnig opgestaan, haar gesig skielik gespanne. Die storm word erger. Ek moet gaan kyk of almal veilig is. Reino het die brief versigtig in die koevert gebêre en steeds alles verwerk wat hy ontdek het. Hy het tant Judy na die sitkamer gevolg, waar Maria en Sophie bekommerd by die venster uitgekyk het. 'n boom het naby die Marij se huis geval, het Maria ingelig. Stoffel en die ander gaan kyk of dit die struktuur getref het. Die nag het vir die hele vallei uithou vermoë toets geword. Die onverbiddelike reën het die riviervlak gevaarlik laat styg en die huise naaste aan die oewers bedreig. Terwyl die vroue en kinders in die stewiger geboue geskuil het die mans onvermoeid gewerk om die water se koers te verander en die beskermings te versterk. Reino, wat weens sy nog beperkte toestand nie fisies kon help nie, het sy frustrasie in strategiese aksie omskep. Deur sy ingenieurskennis en die respek wat hy in die gemeenskap opgedoen het hy die pogings vanuit tant Judy se huis gekoördineer, wat 'n geïmproviseerde bevelsentrum geword het. As ons 'n versperring op hierdie punt bou, het hy aan Stoffel en ander plaaslike leiers verduidelik, terwyl hy 'n rudimentêre kaart geteken het, sal ons die hoofvloei van die water weg van die kwesbaarste huise kan aflei. Deur daardie eindelose nag saam te werk, het die inwoners van die vallei die ergste vermy. Toe die oggend uiteindelik aangebreek het en 'n tydelike wapenstilstand in die storm gebring het, was die balans verrassend positief, geen lewens verlore nie, min beduidende strukturele skade, hoofsaaklik danksy die kollektiewe organisasie en vinnige beplanning. Reino het die gemeenskap dopgehou wat besig was met die skoonmaak en aanvanklike herstelwerk en het 'n trots gevoel wat hy nog nooit in sy grootste sake oorwinnings ervaar het nie. Op daardie oomblik het hy homself werklik deel gevoel van iets groter as homself, nie as die geïsoleerde leier aan die top nie, maar as 'n noodsaaklike deel van 'n kollektiewe organisme. Dit was in hierdie gemoedstoestand dat hy, midde in die oggend, iets buitengewoons ervaar het. Hy het op die stoep gesit, uitgeput na die slapelose nag, toe hy 'n intense tinteling oor sy bene voel opkom, anders as enigiets wat hy tot dusver ervaar het. Dit was asof elektriese strome deur elke spier, elke senuwee, elke vesel geloop het. Sonder om te dink, het hy homself aan die arms van die stoel vasgehou en homself opgestoot. Tot sy algehele verrassing het sy bene sy gewig gedra. Bewend, onstabiel, pynlik swak, maar hulle het gedra. Hy het gestaan alleen sonder ondersteuning behalwe die aanvanklike om op te staan. Die oomblik het slegs 'n paar sekondes geduur voordat sy knieë geswik het en hy aan die balustrade van die stoep moes vasklou om nie te val nie. Maar dit het gebeur. Vir die eerste keer in sy volwasse lewe het Reino van Tonder op sy eie krag gestaan. Sophie, wat blykbaar alles vanuit 'n nabygeleë venster dopgehou het na buite gehardloop. Haar oë het geglinster van opgewondenheid en trane. "U het dit reg gekry. Ek het geweet. Ek het geweet u sou dit reg kry." Binne minute het die nuus deur die vallei versprei en weer het tant Judy se huis die middelpunt van aandag geword, hierdie keer nie om pogings teen die storm te koördineer nie, maar om 'n persoonlike oorwinning te vier wat, op een of ander manier, aan almal gelyk het. Terwyl hy omhelsings en gelukwensings ontvang het van die inwoners wat aangekom het, baie nog bedek met modder van die herstelwerk, het Reino ten volle verstaan wat tant Judy bedoel het met die ware aard van genesing. Dit was nie net sy liggaam wat wakker geword het nie, maar sy vermoë om te behoort, om te verbind, om deel te wees. Terwyl hy na die vallei gekyk het, nog steeds geteken deur die skade van die storm, maar vol lewe en solidariteit, het Reino sy besluit geneem. Hy het presies geweet wat hy sou doen wanneer hy daardie plek verlaat, en hy het ook geweet dat hy dit, op 'n manier, nooit regtig sou verlaat nie. 'n Jaar het verloop sedert Reino van Tonder Fontevallei verlaat het na sy 3 maande van transformasie. Die lentemôre het stralend aangebreek en die Drakensberge met 'n goue lig gebad wat die volle siklus van die seisoene gelyk het. Die dorpie, heeltemal herstel van die skade van daardie onvergeetlike storm, het geskitter met lewendige kleure, bloeiende geelbome, groen plantasies, nuut geverfde huise met aardse en lewendige kleure wat die persoonlikheid van sy inwoners weerspieël het. 'n Klein afvaardiging het stadig die pad wat na die sentrale plein gelei het, opgeklim. Voor, steunend op 'n handgemaakte gesnyde kierie, het Reino met stadige, maar vasberade tree gevorder. Langs hom het Sophie af en toe gespring, onbekwaam om die energie van haar 11 jaar in bedwang te hou, selfs al het sy probeer om aan te pas by die meer ingehoue pas van haar vriend.
Net agter hulle het Lou en Marie mandjies met geskenke en voorrade gedra en met duidelike trots die fisiese vordering van hul voormalige baas en huidige vriend dopgehou. "U loop baie beter as laas keer," het Sophie opgemerk en Reino se vrye arm sagkens vasgehou om hom te ondersteun op 'n steiler gedeelte. "U mank amper nie meer nie." Reino het geglimlag en homself 'n kort pouse gegee om asem te skep. 3 weeklikse fisioterapie sessies en die oefeninge wat jou ouma my geleer het. En ook die krye wat jy my elke maand stuur. Ouma sê u is die mees gedissiplineerde pasiënt wat sy nog gehad het. "Ek het goeie redes om te wees," het hy geantwoord en na die dorpie gekyk wat onder hom uitgestrek het, die plek wat sy lewe verander het op maniere wat hy nooit kon gedink het nie. Toe hulle uiteindelik by die plein aangekom het, is hulle met 'n hartlike ontvangs begroet. Byna al die inwoners van die vallei het bymekaar gekom vir die jaarlikse oesfees, 'n tradisie wat geslagte teruggevoer het en wat daardie jaar 'n spesiale betekenis gehad het. Tant Julie, geklee in haar beste klere en 'n kleurvolle serp om haar grys hare vasgebind, het hulle met 'n stywe omhelsing kom ontvang. "Welkom terug, my kind," het sy gesê en hom met ervare oë bekyk. "Ek sien u vorder steeds." "Dankie aan u leringe," het Reino geantwoord en respekvol gebuig. Die oesfees was daardie jaar ook die amptelike inwyding van die Elna van Tonder Gemeenskapsentrum, 'n kompleks van eenvoudige, maar funksionele geboue wat 'n geïntegreerde gesondheidskliniek, 'n biblioteek met rekenaars wat via satelliet aan die internet gekoppel is en 'n etnobotaniese navorsingsentrum gehuisves het. Die projek, gefinansier deur die nuutgestigte Van Tonder Stichting, was die nakoming van die belofte wat Reino homself 'n jaar gelede gemaak het, toe hy die vallei verlaat het, vasbeslote om alles wat hy ontvang het, terug te gee. "Is alles soos u beplan het?" vra Stoffel, nou bedryfsbestuurder van die sentrum, terwyl hy hulle op 'n toer deur die fasiliteite geneem het. "Beter as wat ek beplan het," het Reino geantwoord, opreg beïndruk met die gemeenskap se werk. "Julle het alle verwagtinge oortref." Die inwydingsseremonie was eenvoudig en emosioneel. Na kort toesprake van gemeenskapsleiers en verteenwoordigers van die stigting is Reino genooi om die simboliese lint te knip. Met Sophie langs hom het hy die laaste tree sonder sy kierie gegee, 'n aansienlike inspanning, maar gelaai met simboliese betekenis wat niemand ontgaan het nie. "Ter ere van my ouma grootjie, Elna van Tonder, gebore Elna Olivier, wat 100 jaar gelede hierdie vallei verlaat het, en wie se bloed uiteindelik teruggekeer het om die sirkel te voltooi," het hy verklaar, sy stem vertroebel deur emosie. "Hierdie sentrum is nie net 'n geskenk van my aan julle nie, maar 'n erkenning van 'n skuld wat ek nooit heeltemal sal kan betaal nie, die skuld aan die plek en die mense wat my nie net die vermoë gegee het om te loop nie, maar die vermoë om werklik te lewe." Emosionele applous het sy woorde ontvang en baie oë het gevogtig toe Sophie hom spontaan om die middel omhels het. Die beeld van die magtige sakeman, nou in staat om met moeite, maar duidelike vasberadenheid, op sy voete te staan, langs die klein meisie wat 'n jaar gelede by sy hekke verskyn het met 'n onmoontlike boodskap, was kragtig simbolies. Later, tydens die gemeenskapsmiddagete wat die seremonie gevolg het Reino 'n oomblik gevind om privaat met tant Julie te gesels. Sittende onder die ruim skaduwee van die geelhoutboom, daardie selfde eeue oue boom waar hulle soveel genesingssessies gehou het hulle die volgende stappe bespreek. "Die navorsingslaboratorium is toegerus met alles wat u gevra het hy verduidelik. Die beste mikroskope, dis volgordebepalers, alles. En ons het 2 etnobotaniste van die universiteit aangestel om u kennis te dokumenteer, presies soos u gespesifiseer het, met respek vir die tradisies en die vallei se regte op die ontdekkings." Tant Julie het tevrede geknik. "Dit is nie vir my nie, weet jy. Dit is sodat die kennis nie verlore gaan nie. Sodat die werk van generasies nie by my eindig nie. Sophie sal u nalatenskap voortsit, nie waar nie?" vra Reino en kyk na die meisie wat 'n entjie verder met ander kinders speel. 'n Enigmatiese glimlag het oor die ou vrou se lippe gespeel. Sophie het haar eie pad om te bewandel. Sy het die gawe, ja, maar sy het ook 'n ander missie as myne. Het jy gesien hoe sy belangstel in die rekenaars wat ons gebring het? Hoe sy kennis van alle soorte absorbeer? Reino het geknik. In die afgelope paar maande het hy private programmeerlesse vir Sophie befonds, beïndruk met haar natuurlike aanleg vir tegnologie. Dit was asof sy intuïtief deur komplekse stelsels kon navigeer en verbindings kon vind waar ander net onverwante kodes gesien het. Sy het die verstand van 'n gebore programmeerder, het hy opgemerk. Sy kan hele stelsels in haar kop visualiseer. Dit is dieselfde gawe wat op 'n ander manier manifesteer, het tant Julie verduidelik.
In my tyd het dit deur plante en gebede uitgedruk. In haar tyd, miskien sal dit deur algoritmes en netwerke uitgedruk word. Die belangrikste is dat dit dieselfde doel dien, om te genees, te verbind, balanse te herstel. Reino het nagedink oor daardie fascinerende perspektief. Sy eie reis was 'n soort sintese tussen oënskynlik teenoorgestelde wêrelde, tegnologie en tradisie, die stad en die platteland, die tasbare en die ontasbare. Miskien het Sophie die volgende stap in daardie evolusie verteenwoordig. Gepraat van tegnologie, het hy voortgegaan en die onderwerp verander. Hoe pas julle aan by die internet? Veroorsaak dit nie te veel kulturele impak nie? Tant Yuri het gelag, 'n verrassend jeugtige geluid vir iemand van haar ouderdom. Reino, sien jy ons nog steeds as 'n gemeenskap wat in tyd bevrore is? Die vallei het altyd aangepas, altyd die nuwe met die ou geïntegreer. Die verskil is dat ons dit bewustelik doen en kies wat om in te sluit en hoe. Hy het geglimlag en die waarheid in daardie woorde erken. Fontevallei was nooit 'n toevlugsoort van statiese tradisionalisme nie, maar 'n lewende organisme wat teen sy eie tempo ontwikkel het, sy essensie behou het terwyl dit nuwe invloede geabsorbeer het. En jy, Reino, vra tant Yuri, haar skerpsinnige oë wat hom bestudeer. Het jy jou balans tussen die wêrelde gevind? Dit was 'n diep vraag wat die kern van die afgelope jaar se transformasies geraak het. Nadat hy die vallei verlaat het, het Reino na Kaapstad teruggekeer, nie as dieselfde man wat vertrek het nie, maar as iemand wat fundamenteel getransformeer is. Hy het sy rol in die maatskappy formeel aanvaar as voorsitter van die raad en sy energie gefokus op nuwe projekte, hoofsaaklik die Van Tonder Stichting, toegewy aan die bewaring van tradisionele genesingskennis in Suid-Afrika en die skepping van 'n beleggingsfonds vir groen en sosiaal verantwoordelike tegnologieë. Sy luukse woonstel is verkoop en hy het nou sy tyd verdeel tussen 'n meer beskeie huis aan die buitewyke van Kaapstad en 'n klein eiendom wat hy by die ingang van die vallei aangeskaf het, wat hom in staat gestel het om 'n voet in elke wêreld te hou. Ek leer, het hy uiteindelik geantwoord. Sommige dae is makliker as ander. Daar is tye wanneer die stad my verstik met sy hektiese pas en verdraaide waardes. En daar is dae wanneer ek die intellektuele uitdagings, die adrenalien van sake mis. Die perfekte balans bestaan nie, Reino. Daar bestaan slegs die moontlike balans wat ons elke dag herskep. Tant Yuri het 'n pouse geneem en na die bergagtige horison gekyk. Die belangrikste is dat jy jou sentrum gevind het, die plek waarvandaan jy vertrek en waarheen jy terugkeer. Sommige vind dit in 'n fisiese plek, ander in 'n persoon, ander nog in 'n doel. En ek? Waar het ek my sentrum gevind? Sy het geglimlag. Dit kan net jy antwoord. Die gesprek is onderbreek deur Sophie, wat na hulle toe gehardloop het. Haar oë het geglinster van opgewondenheid. Ouma, meneer Reino, julle moet kom kyk. Professor Klaas het 'n opvoering met die skoolkinders georganiseer. Op die sentrale plein is 'n klein geïmproviseerde verhoog opgerig. Kinders van verskillende ouderdomme, geklee in kleurvolle kostuums, het voorberei om 'n toneelstuk op te voer wat, soos Reino gou ontdek het, die verhaal van die vallei vertel het, van sy eerste inheemse inwoners tot die hedendaagse uitdagings. 'n Verrassing het op hom gewag. Sophie, geklee in klere wat die van 'n miniatuur uitvoerende beampte herinner het die rol van Reino, die man van die stad wat nie kon loop nie, vertolk. Langs haar het 'n seun in 'n wit laboratoriumjas, die medisyne wat nie al die antwoorde gehad het nie, verteenwoordig. Die kontras tussen daardie figure en die kinders wat die bewaarders van die vallei se tradisies verteenwoordig het, was terselfdertyd komies en diep betekenisvol. Die hoogtepunt van die toneelstuk het gekom toe die klein tant Yuri, uitgebeeld deur 'n meisie van ongeveer 7 jaar met 'n serp identies aan die van die ware geneeser, plegtig verklaar het. Die ware genesing kom nie net van die krye of die medisyne nie, maar van die herontmoeting met ons wortels, van die erkenning van wie ons werklik is. Stille trane het oor Reino se gesig gerol terwyl hy daardie eenvoudige, maar kragtige voorstelling van sy eie reis dopgehou het. Langs hom het Marie, wat sy transformasie oor die afgelope jaar van naby gesien het, sy arm sagkens gedruk in 'n gebaar van begrip. Aan die einde van die aanbieding, toe die kinders in 'n ry gestaan het om die applous te ontvang, het Sophie uit die groep getree en na die geïmproviseerde mikrofoon gestap. Hierdie verhaal gaan nie net oor meneer Reino nie, het sy gesê, haar klein, maar helder stem wat oor die plein weerklink het. Dit gaan oor ons almal. Oor om te onthou waar ons vandaan kom om te weet waarheen ons gaan. Oor om te genees wat gebreek is, nie net in ons liggame nie, maar in ons gemeenskappe, in ons land.
'n eerbiedige stilte het op haar woorde gevolg, voordat entoesiastiese applous uit die gehoor losgebars het. Reino, diep geraak, het homself met besondere krag hoor applaudiseer en in die meisie 'n wysheid herken wat haar ouderdom oortref het. Die res van die dag het in feesviering verloop. Kos is gedeel, musiek is gespeel, tradisionele danse is uitgevoer onder die lig wat geleidelik met die kleure van die sonsondergang getint is. Reino het aktief aan alles deelgeneem, vasbeslote om die geleentheid te eer ten spyte van die fisiese moegheid wat begin manifesteer het. Namate die nag geval het, het die vallei verander onder die lig van handgemaakte lanterns en strategies geplaaste kampvure. Die aroma van vars gemaalde koffie het gemeng met die van mieliebrood en kaasbroodjies wat uit die oond gekom het, wat 'n atmosfeer van knusheid geskep het wat almal om hul het. Dit was in hierdie scenario dat Reino besluit het om iets te doen wat hy maande lank beplan het. Met die diskrete hulp van Stoffel en professor Klaas, het hy homself na 'n klein hoogte naby die plein begeef, 'n veld waar die geel rankplante, wat sy ouma grootjie so hoog aangeslaan het, wild en volop gegroei het. Die volmaan het begin opkom oor die berge en die veld gebad in 'n silwerlig wat die blomme soos klein sterre op die aarde laat lyk het. Reino, stewig op sy kierie leunend, het diep asem gehaal en na tant Julie gekyk, wat hom 'n paar tree verder dopgehou het. "Is u gereed?" vra sy. "Ek is," het hy geantwoord, vasberadenheid duidelik in elke lyn van sy gesig. Met 'n doelbewuste beweging het Reino sy kierie in die grond geplant en 'n tree vorentoe gegee. Toe nog een. En nog een. Sy tree was onseker, wankelend, maar dit was tree sonder ondersteuning, presies soos in Sophie se droom, presies soos in die tekening wat sy 'n jaar gelede in die klein dagboekie aan hom gegee het. Trane het vrylik oor sy gesig gerol terwyl hy stadig deur die veld van geel rankplante gevorder het en die ongelyke terrein onder sy voete gevoel het. Dit was nie 'n grasieuse of maklike stap nie. Elke tree het totale konsentrasie geverg, elke verowerde meter was 'n oorwinning oor dekades van onbeweeglikheid. Maar dit was werklik, so werklik soos die sweet wat oor sy voorkop gerol het, soos die bewing in sy spiere wat gesukkel het om opdragte te gehoorsaam wat lankal vergeet is. Die klein skare wat gevorm het om die oomblik te aanskou, het in eerbiedige stilte gebly en gesamentlik asem opgehou met elke nuwe tree. Toe Reino uiteindelik die oorsteek van die klein veld voltooi het en omgedraai het om die pad wat afgelê is te bekyk, het 'n enkele applous begin, deur Sophie geïnisieer, vinnig gevolg deur almal wat teenwoordig was. Dit was op hierdie oomblik, staande op sy eie bene te midde van 'n veld geel rankplante onder die maanlig van die Drakensberge, dat Reino van Tonder die antwoord op tant Julie se vraag ten volle begryp het. Sy sentrum, die plek waarvandaan hy vertrek het en waarheen hy altyd sou terugkeer, was nie Kaapstad of die Vallei nie sy ou korporatiewe identiteit of sy nuutgevonde familie-erfenis nie. Dit was die kruising van al hierdie elemente, die presiese punt waar oënskynlik onversoenbare wêrelde ontmoet en, wonderbaarlik, iets nuuts geskep het. Sophie het na hom gehardloop, haar oë het geglinster van trane van vreugde. "U het dit reg gekry. Presies soos in my droom." Reino het homself met moeite gebuig en op die meisie se ooghoogte gekom. "Dankie aan jou, Sophie. Dankie dat jy geglo het toe niemand anders geglo het nie, selfs nie ek nie." Sy het geglimlag, daardie glimlag wat kinderlike onskuld met voorvaderlike wysheid gekombineer het. "Dit was nie ek wat u bene genees het nie, meneer Reino. Dit was u self. Ek het net die pad gewys." Daardie aand, terwyl die feesviering rondom die hoofkampvuur voortgegaan het, het Reino die gesigte wat deur die vlamme verlig is, dopgehou, tant Julie met haar kalmwaardigheid, Maria wat geanimeerd met Marie gesels het, Stoffel wat 'n tegniese detail aanlou verduidelik het, Sophie wat ander kinders geleer het om origamis te maak. Dit was twee wêrelde wat deur hom gebots het, en nou het hulle begin verweef, wat nuwe moontlikhede, nuwe paaie geskep het. Die Elna van Tonder gemeenskapsentrum was slegs die begin. Daar was reeds planne vir 'n tegniese skool wat tradisionele kennis met moderne tegnologie sou kombineer, 'n uitruilprogram wat navorsers van universiteite sou bring om by die oudstes van die vallei te leer, 'n broeikas vir klein, volhoubare ondernemings gebaseer op die streek se natuurlike hulpbronne. Belangriker nog, daar is 'n model ontwikkel, 'n lewende voorbeeld van hoe tradisie en innovasie saam kan bestaan en mekaar kan versterk, van hoe tradisionele gemeenskappe in die moderne wêreld kan floreer sonder om hul essensie te verloor. Van hoe ware genesing, beide individueel en kollektief, uit integrasie kom, nie fragmentasie nie. Namate die dagbreek nader gekom het en die vallei geleidelik in stilte gedompel het, het Reino homself voorberei om na tant Julie se huis terug te keer,
waar hy die nag sou deurbring voordat hy die volgende dag sou vertrek. Sy vordering, hoewel merkwaardig, het hom nog nie in staat gestel om lang wandelinge te doen sonder pynlike gevolge nie, en die dag was buitengewoon fisies veeleisend. Hy het weer op sy kierie geleun, nie meer 'n onontbeerlike kruk nie, maar 'n versigtige hulpmiddel en 'n laaste blik op die veld van geel rankplante gewerp, nou slapende onder die maanlig. Daar, in daardie eenvoudige, maar diep betekenisvolle ruimte, het 'n eeueoue siklus voltooi. Die bloed van die oliviers en die van tonders, geskei deur keuses wat generasies gelede gemaak is, het versoen geraak. Elna se profesie, ingeskryf in daardie verouderde brief, het vervul, nageslag het teruggekeer om sy geestelike erfenis op te eis. Die geneesde bene was slegs die begin, het Reino gedink, en verstaan dat die ware reis nog voor hom gelê het. Daar was veel om te leer, veel om te bou, baie bru om te slaan tussen wêrelde wat lankal geskei was deur mure van onbegrip. Maar daardie aand, onder die sterre van die Drakensberge, met Fontevallei wat in harmonie om hom asem gehaal het Reino van Tonder met 'n sekerheid wat enige rasionele logika oortref het, geweet dat hy presies was waar hy moes wees, besig om, letterlik, die pad te bewandel wat altyd sy bestemming was. Einde van die verhaal. Geagte luisteraars, ons hoop dat Reino en Sofie se reis u hart aangeraak het. Hierdie verhaal van herverbinding, genesing en ontdekking herinner ons daaraan dat, soms, die eenvoudigste woorde die krag het om hele lewens te transformeer. Vir meer emosionele narratiewe soos hierdie, het ons 'n spesiale snitlys voorberei wat u kan vind deur op die skakel aan die linkerkant te klik. As hierdie verhaal iets in u gewek het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en u like op die video te los nie. Daagliks deel ons unieke verhale wat die kompleksiteite van die lewe, die onwaarskynlike ontmoetings en die transformasies wat ons menslik maak, ondersoek. Ons wag vir u in die kommentaar om te hoor hoe hierdie narratief met u eie ervarings resoneer het. Tot die volgende verhaal.